In 'n verhoor wat die land tot stilstand geruk het, staar 'n miljoenêr sakeman die hof in die gesig, beskuldig van 'n misdaad wat hy sê hy nie kan onthou nie. Die stilte word verbreek toe sy 9-jarige dogter na hom toe hardloop en skree, "Jou vrou het gelieg, dit was nie 'n ongeluk nie." Met 'n teddybeer styf teen haar bors vasgedruk, onthul die dogtertjie dat daardie tragedie tot in die fynste besonderhede beplan is. Wat begin as 'n desperate uitroep, verander in die bewys wat in staat is om 'n dodelike leuen binne die hofsaal te vernietig. Annelie Botha het deur haar slaapkamervenster gekyk terwyl die fyn meireën teen die ruit getrommel het. Onder in die tuin van die herehuis in Sandton het haar pa, Jacobus, heen en weer gestap met die telefoon teen sy oor geplak, daardie breë glimlag wat sy so lanklaas gesien het, op sy gesig. 9 jaar was genoeg vir 'n meisie om die uitdrukkings te leer lees van die een vir wie sy die liefste in die wêreld was, en op daardie oomblik, selfs sonder om 'n woord te hoor, het Annelie presies geweet wat aan die gebeur was. Hy was weer verlief. 4 jaar het verloop sedert haar ma weg is. 4 jaar sedert daardie mistige dag toe alles verander het, sedert die huis te stil geword het, sedert haar pa se glimlag so skaars so sterre op 'n bewolkte nag geword het. Annelie het in daardie jare te vinnig groot geword, volwasse geword deur te kyk hoe haar pa homself in sy werk toewys soos iemand wat skuilings soek en 'n tegnologieryk opbou wat nou miljoene werd was, maar wat nooit die leegte gevul het wat in elke vertrek van daardie herehuis gewoon het nie. Ouma Helena, haar 70-jarige ouma aan vaderskant, het die kamer binnegekom met 'n skinkbord warm sjokolade. Die vrou met spierwit hare wat onberispelik in 'n bolla vasgemaak was, het daardie stil wysheid gehad van iemand wat lank genoeg geleef het om te verstaan wat woorde nie sê nie. Haar pa het so hard by die maatskappy Botha tegnologie gewerk dat Annelie soms gewonder het of hy 'n toekoms bou of van die verlede vlug. Die maatskappy wat hy 12 jaar gelede gestig het indrukwekkend floreer en digitale sekuriteitssagteware ontwikkel wat deur groot korporasies regoor Suid-Afrika gebruik is. Jacobus Botha was gerespekteer in die sakewêreld, sy lesings oor tegnologiese innovasie het skares gelok en sy fortuin het elke kwartaal eksponensieel gegroei. Maar vir Annelie was hy net pappa, die man wat steeds seker gemaak het sy is warm toegemaak voor sy gaan slaap, wat onthou het om die korsies van haar toebroodjie se brood af te sny, wat presies geweet het hoe sy van haar koffie met melk op Sondagoggende hou. Daardie middag, toe Jacobus by die huis inkom, het sy oë op 'n ander manier geblink. Annelie was op die bank in die sitkamer en het gemaak asof sy haar wiskunde huiswerk doen, maar het eintlik elke beweging van haar pa dopgehou. Hy het langs haar gaan sit, sy hand deur haar hare gestreel met daardie teerheid wat altyd enige storm gekalmeer het, en diep asem gehaal voordat hy gepraat het. Die vrou se naam was Veronica Boshoff, sy was 35 jaar oud, met blonde hare wat in perfekte golwe tot op haar skouers geval het, en 'n glimlag wat gelyk het asof dit deur 'n kunstenaar ontwerp is. Jacobus het haar 3 weke tevore by 'n tegnologiegeleentheid in die middestad van Johannesburg ontmoet, waar sy as 'n bemarkingskonsultant vir groot maatskappye gewerk het. Soos hy dit beskryf het met daardie dromerige toon wat Annelie nog nooit tevore gehoor het nie, was Veronica intelligent, elegant, suksesvol en het sy die druk van die korporatiewe wêreld waarin hy geleef het, perfek verstaan. Annelie het haar onderlip gebyt, 'n gewoonte wat sy gehad het as sy senuweeagtig was, en 'n glimlag vir haar pa geforseer. Ouma Helena, wat in die leunstoel langsaan geborduur het haar oë oor haar leesbril gelig, maar niks gesê nie. Die hele huis het gelyk of dit sy asem op daardie oomblik ophou, asof die mure geweet het dat iets onherroepelik op die punt was om te verander. In die dae wat gevolg het Veronica al hoe meer gereeld by die huis begin opdaag. Altyd onberispelik, altyd met die perfekte geskenk vir Annelie, altyd presies gesê wat Jacobus moes hoor. Sy het dierblomme vir ouma Helena gebring, die huis se dekor geprys en opgemerk hoe die familie goeie smaak gehad het. Haar naels was altyd perfek donkerrooi geverf, haar rokke was van handelsmerke wat Annelie in modetydskrifte gesien het, en haar duur parfuum het lank nadat sy weg is in die liggaam. Annelie het probeer om van haar te hou, sy het regtig probeer. Sy wou hê haar pa moes gelukkig wees, sy wou glo dat daardie vrou met die stralende glimlag die vreugde wat in daardie huis ontbreek het, kon terugbring. Maar daar was iets wat haar diep gepla het, iets wat sy nie kon benoem nie. Dit was die manier hoe Veronica se oë verander het as sy gedink het niemand kyk nie, asof daar agter daardie perfekte fasade iets ijskoud en berekenend was. Dit was die manier hoe sy elke detail van die huis waargeneem het, asof sy 'n geestelike inventaris van elke waardevolle voorwerp maak. Dit was daardie byna onmerkbare pouse voordat sy geantwoord het wanneer iemand haar met 'n vraag onkant gevang het.
Tydens sy ete in die tweede week het Annelie gesien hoe Veronica 'n diskrete brief wat op die buffet in die sitkamer gelê het, optel. Dit was 'n dokument van haar pa se versekeraar, iets oor die hernuwing van 'n polis. Veronica het vinnig rondgekyk voordat sy die dokument met haar selfoon afgeneem het, en toe alles met bewegings te presies om toevallig te wees, teruggesit. Toe sy besef dat Annelie haar van die trap af dophou, het sy breed geglimlag en gewaai, asof niks gebeur het nie. Maar Annelie het daardie flits van irritasie gesien wat vir 'n breekdeel van 'n sekonde oor haar gesig gegaan het. Die meisie het daardie aand probeer om haar pa te vertel, maar die woorde het verward en kinderagtig uitgekom. Jakobus was te stralend om die werklike bekommernis agter sy dogter se woorde raak te sien. Hy het haar gesig gestreel en verduidelik dat Veronica waarskynlik net nuuskierig was oor hoe versekering werk, aangesien sy self daaraan gedink het om een vir haar konsultasiemaatskappy uit te neem. Alles het 'n logiese verduideliking gehad as jy verlief was. Ouma Helena was meer oplettend. Op 'n middag toe Veronica die huis besoek het die ouma Annelie vir 'n gesprek in die tuin geroep. Terwyl hulle op die houtbank onder die jacaranda-boom gesit het die ouer vrou haar kleindogter se hande vasgehou en saggies gepraat oor intuïsie, oor hoe die vroue in die familie nog altyd 'n sesde sintuig gehad het om aan te voel wanneer iets nie reg was nie. Sy het Veronica nie openlik verdink nie, maar het Annelie gevra om oplettend te wees, om waar te neem, om haar eie instinkte te vertrou. Die weke het in 'n maand verander en die verhouding tussen Jakobus en Veronica het op 'n byna frenetiese wyse geïntensifieer. Hy het begin praat van trou, om vir Annelie 'n nuwe ma te gee, om daardie familie wat deur die tragedie gebreek is, te herbou. Veronica, altyd so berekenend in haar antwoorde, het hierdie keer 'n dringendheid getoon wat nie by haar normaalweg beheerste houding gepas het nie. Sy het gepraat van nie tyd mors nie, van die lewe geniet, van nie toelaat dat die vrees vir die verlede die geluk van die toekoms verhinder nie. Annelie het nagmerries begin kry. Sy het gedroom van 'n vrou met blonde hare wat haar huis binnekom en al die foto's teen die mure verander, die gesigte uitgevee het, totdat niemand meer onthou het wie voorheen daar was nie. Sy het sweetnat wakker geword, haar hart wat vinnig klop, en het in die middel van die nag die trappe afgeloop om te kyk of haar ma se foto's nog op hul plekke was. Hulle was altyd, maar die vrees het voortgeduur, en het soos 'n giftige plant in haar bors gegroei. Dit was tydens 'n besoek aan oom Benny, Jakobus se jonger broer, dat Annelie uiteindelik haar bekommernisse kon uitspreek teenoor iemand wat regtig geluister het. Benny Botha was 'n elektroniese tegnikus, 38 jaar oud en het in 'n woonstel in Linden gewoon, vol toerusting en tegnologiese snysterye. Hy was altyd die gawe oom, die een wat Annelie verstaan het op 'n manier wat volwassenes gewoonlik nie kinders verstaan nie. Terwyl hulle op die verslete bank in die woonstel gesit, pizza geëet en na 'n animasiefilm gekyk het Annelie uiteindelik haar hart uitgepraat. Sy het vertel van die afgeneemde dokument, van die vreemde gevoel wat sy in Veronica se teenwoordigheid gekry het, van hoe alles te vinnig gebeur het. Benny het in stilte geluister, sy uitdrukking wat al hoe ernstiger geword het. Hy het haar bekommernisse nie as kinderlike fantasie afgemaak nie. In plaas daarvan het hy beloof dat hy 'n oogie sou hou, dat hy diskreet sou ondersoek instel, dat Annelie nie alleen daarin was nie. Intussen in die herehuis in Sandton het die voorbereidings vir 'n blitsige troue begin. Jakobus het aangekondig dat hy oor 2 maande met Veronica sou trou in 'n intieme seremonie net vir familie en goeie vriende. Die spoed waarmee alles gebeur het ouma Helena sigbaar ongemaklik gemaak, maar sy het haar bedenkinge vir haarself gehou en haar seun se geluk gerespekteer. Annelie het alles vanuit haar stilpos waargeneem en elke vreemde detail geestelik aangeteken. Die manier hoe Veronica aanhoudend gevra het oor Jakobus se besighede, hoeveel die maatskappy werd was, wat die bates was, of hy beleggings in die buiteland gehad het. Die manier hoe sy voorgestel het dat hy sy lewensversekering moes verhoog en aangevoer het dat 'n sakeman van sy statuur sy familie beter moes beskerm. Die manier hoe haar oë verlig het wanneer Jakobus syfers, waardes, bates genoem het. Op 'n besonder warm Junie-middag was Annelie in die tuin toe sy Veronica op die stoep hoor praat het. Die vrou het nie besef die meisie was daar nie, weggesteek agter die hortensias wat ouma Helena met soveel sorg gekweek het. Die gesprek was gefluister, maar die toon was heeltemal anders as die soet stem wat Veronica met Jakobus gebruik het. Daar was 'n hardheid en koudheid wat Annelie se bloed in haar are laat verkleim het. Sy het gepraat oor syfers, oor polisse, oor spertye. Sy het gesê sy moes dinge bespoedig, dat sy lank genoeg gewag het, dat hierdie een anders sou wees as die voriges omdat daar soveel meer te wen was.
Annelie het verlam agter die hortensias gestaan, haar hart het so hard geklop dat sy gevrees het vir Onika dit sou hoor. Die woorde wat sy pas gehoor het in haar gedagtes weerklink soos 'n aanhoudende alarm. Hierdie een sou anders wees as die voriges. Wat het dit beteken? Watter voriges? Die meisie het gewag totdat Veronica die oproep beëindig en die huis binnegegaan het voordat sy uit haar skuilplek gekom het, haar bene wat effens gebewe het. Daardie nag kon Annelie nie slaap nie. Sy het in die bed gelê, na die plafon van haar kamer gestaar en probeer om die stukke van 'n legkaart bymekaar te sit wat nog nie heeltemal sin gemaak het nie. Haar intuïsie het geskree dat iets verskriklik verkeerd was, maar hoe verduidelik jy dit aan volwassenes wat net 'n pragtige en suksesvolle vrou verlief op haar pa sien? Hoe laat jy iemand glo in vermoedens gebaseer op kyke, stemtone en 'n gefragmenteerde gesprek wat toevallig gehoor is? Die troue is vasgestel vir die eerste Saterdag in Augustus in 'n seremonie wat in die tuin van die Herehuis self gehou sou word. Veronica het die beheer van die voorbereidings oorgeneem met 'n doeltreffendheid wat selfs ouma Helena beïndruk het. Alles moes perfek wees, het sy gesê, alles moes die nuwe begin van daardie familie demonstreer. Sy het die beste verskaffers in Johannesburg gehuur, ingevoerde blomme bestel en 'n gesofistikeerde spyskaart gekies wat meer gekos het as wat baie mense in 'n jaar verdien. Annelie het die buitensporige uitgawes met groeiende kommer dopgehou. Veronica het ontwerpersklere gekoop soos iemand brood by die bakkery koop en altyd aangevoer dat 'n toekomstige vrou van Jacobus Botha die familie goed moes verteenwoordig. Sy het in 2 maande 3 keer van motor verander en altyd 'n verskoning gevind oor meganiese probleme of 'n gebrek aan gemak. Jacobus, smoorverlief en gewoond aan 'n hoë lewensstandaard, het nie die uitgawes bevraagteken nie. Vir hom het dit sin gemaak dat sy vrou die beste van alles moes hê. Maar Annelie het verby die regverdigings gesien. Sy het die manier gesien hoe Veronica elke waardevolle voorwerp in die huis ondersoek het, asof sy 'n geestelike waardasie maak. Sy het gesien hoe sy aanhoudend gevra het oor ouma Helena se juwele, oor die skilderye teen die mure, oor Jacobus se beleggings. Daar was 'n metodiese aard aan daardie vrae wat niks toevallig gehad het nie. 2 weke voor die troue op 'n Sondagoggend het Annelie 'n toneel aanskou wat haar ergste vrese bevestig het. Sy het vroeg afgekom vir koffie, nog in haar slaapklere en Veronica alleen in Jacobus se studeerkamer gekry. Die deur was op 'n skriffie oop en deur die gaping het Annelie gesien hoe die vrou dokumente op die lesenaar met haar selfoon afneem. Dit was nie net 'n paar vinnige foto's nie, dit was 'n noukeurige werk. Veronica het elke bladsy van kontrakte, bankstate, versekeringspolisse en maatskappydokumente afgeneem. Haar hande het beweeg met die presisie van iemand wat dit al baie keer tevore gedoen het. Annelie het stil teruggetree, haar hart wat vinnig klop. Sy het die trappe opgehardloop en haarself in haar kamer toegesluit en probeer om haar versnelde asemhaling te beheer. Sy moes iemand vertel, sy moes iemand haar laat glo. Maar wie? Haar pa was heeltemal blind van liefde. Ouma Helena het haar vermoedens gehad, maar geen bewyse nie. Oom Benny het haar geglo, maar wat kon 'n elektroniese tegnikus doen teen 'n vrou wat duidelik geweet het hoe om situasies tot haar voordeel te manipuleer? Daardie middag, toe Jacobus van die golfklub terugkom, het Annelie nog 'n keer probeer. Sy het gevra om privaat met hom te praat en in sy kamer het sy al haar bekommernisse uitgegooi. Sy het gepraat oor die telefoonoproep, oor die dokumente wat afgeneem is, oor die gevoel dat Veronica nie was wie sy voorgegee het om te wees nie. Jacobus het geduldig geluister, maar Annelie het die huiwering in sy oë gesien, die weerstand om te glo dat iets verkeerd kon wees. Hy het voor haar gekniel en haar hande teer vasgehou. Hy het verduidelik dat Veronica net probeer het om die familie se besighede beter te verstaan omdat sy binnekort deel daarvan sou wees. Hy het gesê dit was natuurlik dat 'n intelligente vrou ingelig wou wees oor haar man se finansies. Hy het aangevoer dat Annelie dit moeilik gevind het om 'n ander vrou in haar ma se plek te aanvaar, wat heeltemal verstaanbaar was, maar dat Veronica nooit sou probeer om iemand te vervang nie. Sy sou net 'n toevoeging tot die familie wees, nie 'n vervanging nie. Annelie het gevoel hoe die trane haar oë brand. Dit was nie jaloesie nie, dit was nie weerstand om iemand nie te aanvaar nie. Dit was werklike, instinktiewe, primitiewe vrees. Maar hoe verduidelik jy dit aan 'n pa wat net weer gelukkig wou wees? Hoe laat jy 'n verliefde volwassene die gevaar sien wat 'n kind so duidelik gesien het? In die dae na die gesprek het Veronica haar gedrag teenoor Annelie subtiel verander. Die glimlag het soet gebly, die woorde het vriendelik gebly,
maar daar was iets niets in haar oë as sy na die meisie gekyk het. Dit was 'n berekende koudheid, 'n stil waarskuwing. Sy het begin om oënskynlik onskuldige opmerkings te maak oor kinders wat stories opmaak, oor hoe kinderlike verbeelding soms fantasie met die werklikheid verwar. Sy het dit altyd in Jakobus se teenwoordigheid gesê en so saadjies van twyfel oor haar stiefdogter se geloofwaardigheid geplant. Een middag, terwyl Jakobus in 'n vergadering was en ouma Helena na 'n doktersafspraak gegaan het, het Veronica Annelie vir 'n gesprek in die sitkamer geroep. Die meisie het die trappe afgekom met 'n knop in haar maag, elke tree het swaarder as die vorige gevoel. Veronica het op die leerbank gesit, haar bene elegant gekruis, 'n glimlag wat nie haar oë bereik het nie. Die gesprek was kort maar vreesaanjaend. Veronica het nie haar stem verhef nie, geen eksplisiete dreigemente gemaak nie, maar elke woord was gelaai met sinistere betekenis. Sy het gepraat oor meisies wat nie geweet het wanneer om stil te bly nie, oor kinders wat probleme geskep het waar daar geen was nie. Sy het amper terloops genoem dat sy instellings ken wat spesialiseer in die behandeling van kinders met hiperaktiewe verbeeldings, plekke waar sielkundiges jong mense help om die werklikheid van fantasie te onderskei. Sy het gesê dit sou jammer wees as Jakobus so 'n behandeling vir sy dogter moes oorweeg, maar dat dit soms nodig was vir die kind se eie beswil. Annelie het die boodskap perfek verstaan. As sy aanhou probeer om Veronica te ontmasker, sou sy, Annelie, as die problematiese een gesien word. Sy sou die een wees wat blykbaar sukkel om die nuwe gesinssituasie te hanteer. Veronica was metodies besig om 'n narratief te bou waarin enige beskuldiging van Annelie geïnterpreteer sou word as 'n kinderlike tantrum of 'n emosionele verstoring. Die meisie het met wankelrige bene na haar kamer opgegaan en gehuil totdat sy geen trane meer gehad het nie. Sy het hulpeloos gevoel, te klein om te veg teen iemand wat duidelik 'n meester in manipulasie was. Maar diep in haar hart het 'n vonk van vasberadenheid begin groei. Sy sou nie opgee nie. Sy sou 'n manier vind om haar pa te beskerm, selfs al het dit beteken om haar grootste vrese in die gesig te staar. Die troue het op 'n sonnige Augustusmiddag plaasgevind. Die tuin was omskep in 'n sprokiesagtige toneel, met wit blomme oral, stoele versier met satijnstrikke en 'n elegante struktuur waar die seremonie gehou sou word. Gaste het tussen tafels gedek met champagne en gesofistikeerde kanapes beweeg. Alles was te perfek, soos 'n toneel wat noukeurig opgestel is vir foto's wat in luukse tydskrifte sou verskyn. Annelie het 'n ligpink rok gedra wat Veronica vir haar gekies het, maar sy het ongemaklik gevoel asof sy iemand anders se klere dra. Sy het tydens die seremonie langs ouma Helena gestaan en haar ouma se hand styf vasgehou terwyl sy gekyk het, hoe haar pa ewige liefde beloof aan 'n vrou wat sy geweet het gevaarlik was. Jakobus was stralend, sy oë het geblink van opregte geluk. Veronica, asemrowend in haar trourok wat eksklusief vir haar ontwerp is, was die perfekte beeld van die emosionele bruid. Toe die landdros hulle man en vrou verklaar het almal hande geklap. Annelie het 'n glimlag geforseer, maar binne-in het sy gevoel asof sy na 'n tragedie in stadige aksie kyk. Ouma Helena het haar hand 'n bietjie stywer gedruk, en toe Annelie na haar ouma opkyk, het sy die bekommernis in haar moe oë weerspieël gesien. Die partytjie het tot diep in die nag aangehou, met musiek, dans en 'n vreugde wat deur die mure van die herrehuis gelyk het of dit ekho. Veronica was die perfekte gasvrou, wat met grasie en charme tussen die gaste beweeg het. Jakobus het sy oë nie van haar afgehaal nie, heeltemal betower. Annelie het alles vanuit 'n hoek dopgehou, en gevoel soos 'n toeskouer in haar eie lewe. Dit was tydens die partytjie dat sy, byna per ongeluk, nog 'n onthullende gesprek gehoor het. Sy het na die badkamer op die boonste verdieping gegaan, en was op pad terug toe sy Veronica op die balkon van die hoofslaapkamer sien, weer aan die telefoon. Haar stem was laag, maar die venster was op 'n skriffie oop en die woorde het Annelie met kristalhelder duidelikheid bereik. Veronica het gepraat oor hoe lank dit sou neem, oor hoe sy nog 'n bietjie geduldig moes wees. Sy het weer syfers genoem, waardes wat Annelie se kop laat draai het. Sy het gepraat oor lewensversekering asof dit beleggings was, oor hoe hierdie die grootste van almal sou wees. Sy het gesê sy het uit die foute van die verlede geleer, dat sy hierdie keer geen losdrade sou los nie, dat die kind 'n probleem was, maar nie onoorkomelik nie. Annelie het teruggestorm na haar kamer, die pink rok wat agter haar wapper. Sy het die deur gesluit en daarteen geleun, en probeer verwerk wat sy pas gehoor het. Die kind was 'n probleem. Sy. Veronica het oor haar gepraat asof sy net 'n struikelblok in 'n groter plan was. Die vrees wat Annelie tot dusver gevoel het verander in iets dieper, meer
Visceraal. Dit was pure verskrikking gemeng met 'n woede wat sy nie geweet het 'n 9-jarige meisie kon voel nie. Die dae na die troue het vinnige veranderinge na die huis in Sandton gebring. Veronica het geen tyd gemors om haar teenwoordigheid in elke vertrek te laat voel nie. Sy het subtiel begin meubels herrangskik, gordyne verander, opknappings voorgestel. Jacobus het dit wonderlik gevind dat sy haar stempel op die huis wou afdruk, en het dit gesien as 'n teken dat sy haarself regtig as deel van die familie beskou het. Maar ouma Helena en Annelie het met kommer toegekyk hoe die huis verander word in iets wat hulle nie meer herken het nie. Die foto's van Annelie se ma het geleidelik begin verdwyn. Eers die een in die gang, toe die een in die sitkamer. Veronica het beweer sy is net besig om te herrangskik, dat die foto's in spesiale albums geplaas sou word, waar hulle beter bewaar sou word. Maar Annelie het die waarheid geweet. Veronica was stelselmatig besig om enige spoor van die vrou wat voor haar gekom het, uit te vee, asof sy die geskiedenis van daardie familie kon herskryf deur bloot die bewyse van die verlede te verwyder. 'N week na die troue, tydens 'n gesinsete, het Veronica 'n onderwerp ter sprake gebring wat Annelie se bloed laat verkleim het. Sy het gepraat oor die belangrikheid van die beskerming van die familiebates, oor hoe 'n suksesvolle sakeman soos Jacobus robuuste versekering nodig gehad het. Sy het navorsing gedoen, het sy met haar perfekte glimlag gesê, en ontdek dat sy lewensversekeringspolis onvoldoende was vir die lewensstandaard wat die familie gehandhaaf het. As iets sou gebeur, het sy met onberispelike logika aangevoer, sou Annelie en ouma Helena finansiële probleme kon ondervind. Jacobus het aandagtig geluister. Dit het sin gemaak, het hy erken. Met die maatskappy wat eksponensieel groei, met beleggings in verskeie sektore, sou dit inderdaad verstandig wees om die dekking te verhoog. Veronica het syfers voorberei, sy het versekeraars geraadpleeg, sy het reeds voorstelle op die tafel gehad. Sy het met soveel gesag oor begunstigdes, dekkings en premies gepraat dat dit gelyk het of sy 'n kenner op die gebied was. Annelie het die toneel met groeiende afgryse dopgehou. Sy het die spel wat gespeel word, perfek gesien, maar was magteloos om dit te stop. Veronica was besig om Jacobus te oortuig om sy lewensversekering drasties te verhoog, en hy het nie eens bevraagteken waarom sy vrou soveel belangstelling daarin gehad het nie. Vir hom was dit net Veronica wat versigtig was, wat die familie beskerm het. Vir Annelie was dit soos om te kyk hoe 'n lokval stuk vir stuk opgestel word. In die dae wat gevolg het, het Veronica haar veldtog verskerp. Sy het artikels oor versekering deur die huis laat lê, terloops stories genoem van sakemanne wat probleme ondervind het omdat hulle nie behoorlik verseker was nie. Sy was onvermoeid en het altyd met verskillende invalshoeke na die onderwerp teruggekeer, totdat Jacobus ingestem het om sy polisse te hersien. Annelie het nog 'n keer probeer om haar pa te waarsku. Op 'n Sondagoggend, terwyl hulle saam in die tuin koffie gedrink het, het sy gevra waarom Veronica so geïnteresseerd was in versekering. Jacobus het gelag, die vraag onskuldig gevind, en verduidelik dat dit wys hoe baie sy vir die familie omgee. Annelie het aangedring en gevra of dit nie vreemd was dat 'n pasgetroude vrou haar soveel oor hierdie dinge bekommer nie. Jacobus se uitdrukking het toe verander en ernstiger geword. Hy het Annelie gevra om op te hou om probleme te soek waar daar geen was nie, om Veronica 'n regte kans te gee. Die verwerping het meer seer gemaak as wat Annelie verwag het. Sy het gevoel asof sy die enigste ware bondgenoot wat sy gehad het, verloor het. As selfs haar pa haar nie geglo het nie, wie sou? Die gevoel van isolasie was oorweldigend. Dit was toe dat oom Benny vir 'n besoek opgedaag het. Hy het dadelik die spanning in die huis opgemerk, die manier hoe Annelie meer teruggetrokke gelyk het, asof sy 'n gewig dra wat te groot was vir haar skouers. Op 'n oomblik toe hulle alleen kon wees in Annelie se kamer, het sy alles uitgepraat. Sy het vertel van die telefoonoproepe, van die oormatige belangstelling in die versekering, van die bedekte dreigemente. Benny het met groeiende aandag geluister, sy uitdrukking wat al hoe ernstiger geword het. Hy het beloof dat hy iets sou doen, dat hy Annelie nie alleen hierin sou laat nie. Benny het kontakte gehad, hy het mense geken wat diskreet kon ondersoek instel. Hy sou begin om inligting oor Veronica Boshoff in te samel, oor haar verlede, oor wie sy werklik was voordat sy in Jacobus se lewe verskyn het. Annelie het 'n geweldige verligting gevoel. Uiteindelik het sy iemand aan haar kant gehad, iemand wat haar bekommernisse ernstig opgeneem het. Maar Veronica was meer oplettend as wat hulle gedink het. Sy het die private gesprek tussen Annelie en Benny opgemerk, sy het gesien hoe die twee wegbeweeg as sy die vertrek binnekom.
Daardie aand, nadat almal gaan slaap het sy nog 'n gesprek met Jakobus gehad. Annelie het nie presies gehoor wat gesê is nie, maar die volgende dag het Jakobus terloops genoem dat Benny miskien nie so gereeld moes kuier nie. Hy het 'n slegte invloed gehad, volgens Veronica, en het Annelie se oordrewe verbeelding aangemoedig. Jakobus het nie die besoeke verbied nie, maar het dit duidelik gemaak dat hy verkies dat dit minder gereeld sou wees. Annelie het Veronica se skuif om haar heeltemal te isoleer, besef. Elke persoon wat haar kon help, is weggestoot of gediskrediteer. Dit was 'n briljante en vreesaanjaende strategie. Veronica was besig om 'n vesting rondom Jakobus te bou, en het geleidelik al die bande wat met haar planne kon inmeng afgesny. Die weke het verbygegaan en Veronica se gedrag het dapperder geword. Sy het begin opmerkings maak oor hoe die huis te groot was, hoe dit meer prakties sou wees as ouma Helena haar eie ruimte gehad het, miskien 'n gemaklike woonstel naby, maar onafhanklik. Die ouma het kategories geweier, maar Annelie het gesien hoe Veronica idees in Jakobus se kop plant, altyd met argumente wat op die oog af redelik gelyk het. Een middag, terwyl Annelie in die tuin fiets gery het iets vreemds gebeur. Sy was besig om die draai naby die roosbosse te maak toe die remme eenvoudig gefaal het. Die fiets het onbeheers teen die afdraand van die tuin versnel en Annelie kon net stop deur haarself op die gras te gooi en haar knieë en elmboë in die proses te skraap. Ouma Helena het gehardloop om haar te help, Jakobus het kort daarna gekom en almal was bekommerd oor die beserings. Veronica het egter 'n ander uitdrukking gehad. Vir 'n breekdeel van 'n sekonde, voordat sy die masker van bekommernis herstel het Annelie iets soos teleurstelling in haar stiefma se oë gesien. Asof die ongeluk nie ernstig genoeg was nie. Jakobus het die fiets ondersoek en gevind dat die remkabels gesny was. Hy het dit vreemd gevind, maar tot die gevolgtrekking gekom dat dit natuurlike slytasie moes wees, die fiets was oud. Hy het dadelik 'n nuwe een vir Annelie laat koop. Maar Annelie het die waarheid geweet. Die kabels het nie geslyt nie. Iemand het hulle doelbewus gesny. En net een persoon het 'n rede gehad om dit te doen. Daardie nag kon Annelie nie slaap nie. Sy het in die bed gelê, na die plafon gestaar en die vreesaanjaende werklikheid van haar situasie verwerk. Veronica was nie net besig om iets teen Jakobus te beplan nie. Sy het Annelie as 'n bedreiging gesien en was bereid om daardie bedreiging uit te skakel. Die 9-jarige meisie was alleen en het iemand in die gesig gestaar wat duidelik geen perke gehad het oor hoe ver sy sou gaan om te kry wat sy wou hê nie. Sy het daaraan gedink om weg te hardloop, om die polisie te vertel, om enigiets te doen wat die situasie kon verander. Maar wie sou haar glo? 'n Kind wat sê haar stiefma het die remme van haar fiets gesny. Sonder bewyse, sonder getuies, sou dit net nog 'n storie wees wat Veronica sou verander in bewyse van Annelie se hiperaktiewe verbeelding. Die volgende dag het iets nog meer ontstellends met ouma Helena gebeur. Die ouma was besig om die trappe af te kom toe sy gestruikel het, swaar geval en haar arm gebreek het. Almal het gehardloop om haar te help, Jakobus het dadelik die ambulans gebel. In die verwarring het Annelie die trappe opgegaan om te sien wat die val veroorsaak het en 'n klein matjie gevind wat skeef gelê het, asof dit doelbewus so geplaas is om 'n struikelpunt te skep. In die hospitaal, terwyl ouma Helena deur ondersoeke gegaan het en haar arm in gips gesit is, het Annelie in die wagkamer gesit met 'n swaar hart. 2 ongelukke in 2 dae. Eers sy, toe haar ouma. Dit was nie toevallighede nie. Veronica het 'n duidelike boodskap gestuur en gewys dat sy enigeen kon bereik wat in haar pad was en dat sy alles soos 'n ongeluk kon laat lyk. Jakobus was sigbaar geskok deur sy ma se ongeluk. Hy het skuldig gevoel omdat hy nie die sleg geplaaste matjie opgemerk het nie, omdat hy nie meer versigtig was met die veiligheid van die huis nie. Veronica was natuurlik aan sy sy en het vertroosting en ondersteuning gebied. Sy het voorgestel om verpleegsters aan te stel om na ouma Helena om te sien en gepraat oor hoe huishoudelike ongelukke meer algemeen was as wat mense gedink het, veral met bejaardes. Ouma Helena het teruggekeer huis toe met haar arm geïmmobiliseer en 'n uitdrukking in haar oë wat gesê het sy verstaan perfek wat aan die gebeur was. By die eerste geleentheid wat sy gehad het om alleen met Annelie te wees, het sy haar kleindogter se hand met haar goeie hand vasgehou en gefluister dat hulle baie versigtig moes wees. Sy het ook die matjie opgemerk, sy het ook vermoed dit was nie 'n ongeluk nie. Maar net soos Annelie het sy geen bewyse gehad nie, net vermoedens en vrees. Die 2 vroue in die huis, die jongste en die oudste, het hulle nou in 'n stil alliansie van oorlewing bevind.
Hulle was versigtig met elke tree, het elke voorwerp nagegaan voordat hulle dit gebruik het, en het nooit heeltemal alleen met Veronica gebly nie. Dit was 'n uitputtende manier van lewe, altyd op hoë gereedheid, altyd die volgende voorval verwagtend. Intussen het Jacobus uiteindelik ingestem om sy lewensversekering drasties te verhoog. Veronica het hom na die vergaderings met die versekeraar vergesel, altyd teenwoordig, altyd met die regte vrae. Die nuwe polis was R5 miljoen werd, 'n astronomiese bedrag wat Veronica 'n uiters ryk vrou sou maak as iets met haar man sou gebeur. Sy was natuurlik die enigste begunstigde. Jacobus het genoem om Annelie en ouma Helena in te sluit, maar Veronica het aangevoer dat sy as vrou in elk geval verantwoordelik sou wees om vir almal te sorg, so dit het administratief meer sin gemaak dat alles in haar naam was. Annelie het die ondertekening van die dokumente met 'n groeiende gevoel van wanhoop dopgehou. Dit was soos om te sien hoe die tralies van 'n tronk een vir een geswys word. Veronica het nou 'n R5 miljoen rede gehad vir iets verskrikliks om met Jacobus te gebeur. En soos dinge ontwikkel het, het Annelie geweet dat haar stiefma nie sou huiwer om daardie rede in aksie om te sit nie. Dit was op hierdie oomblik van grootste wanhoop dat oom Benny met nuus opgedaag het. Hy het gevra om privaat met Annelie te praat en die twee het in die park naby die herehuis ontmoet op 'n bank onder 'n welige jakkalsbessieboom. Benny het ondersoek ingestel en sy kontakte en tegniese vaardighede gebruik om Veronica Boshoff se verlede na te spoor. Wat hy ontdek het, was vreesaanjaend. Veronica Boshoff was nie haar regte naam nie. Dit was een van verskeie identiteite wat sy oor die jare gebruik het. Benny het rekords van vorige huwelike in ander provinsies gevind, altyd met ryk mans, altyd eindigend in tragedies. Een man in KwaZulu-Natal wie se motor geheimsinnig op 'n bergpad omgeslaan het. 'n Ander een in die Wes-Kaap wat 'n bootongeluk gehad het. Derde in die Vrystaat wat van 'n leer afgeval het. Almal het aansienlike lewensversekeringspolisse gehad. Almal het Veronica as 'n ryk weduwee agtergelaat. Benny het afskrifte van ou nuusberigte, sertifikate, dokumente gehad wat 'n duidelike patroon getoon het. Maar hier was die probleem, alles was omstandigheidsgetuienis. Daar was geen konkrete bewyse wat Veronica direk met die voorvalle verbind het nie. Die polisieondersoeke in elke geval het tot die gevolgtrekking gekom dat dit tragiese ongelukke was. Sy was 'n meester daarin om alles natuurlik te laat lyk, om nooit spore te los wat gevolg kon word nie. Annelie het 'n mengsel van bevestiging en verskrikking gevoel. Bevestiging omdat sy nou bewyse gehad het dat haar vermoedens korrek was. Verskrikking omdat as Veronica dit al soveel keer tevore gedoen het en nooit gevang is nie, hoe kon hulle haar nou keer? Benny het beloof dat hulle 'n manier sou vind, dat hulle nie sou toelaat dat dieselfde met Jacobus gebeur as wat met die ander gebeur het nie. Maar hulle het konkrete bewyse nodig gehad. Hulle het iets nodig gehad wat Veronica onomwonde aan 'n spesifieke plan sou koppel. Iets wat nie gediskrediteer of andersins verduidelik kon word nie. Benny het 'n idee gehad. As 'n elektroniese tegnikus kon hy diskrete toesigtoestelle skep. Hulle sou miskien nie in die hof toelaatbaar wees nie, maar hulle kon hulle die nodige inligting gee om 'n tragedie te voorkom en 'n sterker saak te bou. In die dae wat gevolg het, het Benny aan sy projek gewerk. Hy het 'n oënskynlik onskuldige teddybeer geskep, maar wat 'n hoogs gevorderde digitale opnemer bevat het. Die toestel was piepklein, stem geaktiveer en kon ure se gesprekke met kristalhelder kwaliteit opneem. Hy het dit aan Annelie gegee met noukeurige instruksies. Die teddybeer moes op plekke geplaas word waar Veronica oproepe gemaak het, waar sy veilig kon voel om vrylik te praat. Annelie het die teddybeer omhels en die gewig van die verantwoordelikheid gevoel. Sy was 'n 9-jarige meisie wat gedwing is om 'n spioen in haar eie huis te word en bewyse teen 'n gevaarlike vrou te versamel. Dit was nie regverdig nie, dit was nie reg nie, maar dit was nodig. Haar pa se lewe het daarvan afgehang. Sy het begin om die teddybeer strategies te plaas. Sy het dit in die sitkamer gelos as sy geweet het Veronica gaan oproepe maak, in die studeerkamer as die stiefma alleen daar was, in die hoofslaapkamer as sy die geleentheid gehad het. Elke dag het sy die opname saam met oom Benny nagegaan en gehoop om iets betekenisvols vas te vang. Die eerste opnames was teleurstellend. Banale gesprekke oor inkopies, afsprake, triviale sake. Maar Annelie het nie opgegee nie. Sy het geweet dat Veronica uiteindelik haar waaksaamheid sou laat sak. Mense soos sy, so vol vertroue in hul eie vermoëns, maak uiteindelik foute.
Intussen het die lewe in die Herehuis al hoe meer gespanne geword. Veronica het begin opmerkings maak oor reise wat sy en Jakobus saam moes onderneem. Sy het gepraat oor 'n oord in die berge, 'n romantiese en afgesonderde plek waar hulle 'n tweede witbrood kon hê. Jakobus het die idee bekoorlik gevind, maar Annelie het gevoel hoe haar maag draai elke keer as die onderwerp genoem is. Berge, kronkelpaaie, afgesonderde plekke. Dit alles het geklink soos die perfekte toneel vir 'n noodlottige ongeluk. Sy het probeer om haar pa te oorreed en verskonings uitgedink oor hoe sy sonder hom sou wees, oor hoe bang sy was dat hy sou reis. Maar Jakobus het net sagkens gelag en beloof dat hy gou sou terugkom. Veronica het hierdie oomblikke met koue oë dopgehou, berekenend, beplannend. Een nag het Annelie wakker geword van dors en na die kombuis gegaan om water te kry. Dit was laat, die huis was stil en sy het gedink almal slaap. Maar toe sy verby die sitkamer stap, hoor sy lae stemme uit die studeerkamer kom. Die deur was op 'n skriffie oop en Annelie het Veronica se stem aan die telefoon herken. Haar hart het vinniger geklop. Die teddybeer was in haar kamer. Sy het geen manier gehad om daardie gesprek op te neem nie. Sy het verlam in die gang gestaan en probeer luister sonder om gesien te word. Veronica het gepraat oor tydskedules, oor hoe alles in die volgende paar weke moes gebeur. Sy het iemand met die naam Rian genoem, iemand wat sou verstaan wat gedoen moes word. Sy het gepraat oor remme wat op 'n kritieke oomblik sou val, oor hoe dit as 'n meganiese fout geïnterpreteer sou word, oor hoe dit al voorheen perfek gewerk het. Annelie het gevoel hoe die bloed in haar are verkleim. Dit was dit. Dit was die bekentenis wat hulle nodig gehad het. Maar dit het nou gebeur sonder 'n opname, sonder getuies. Dit sou haar woord teen Veronica sin wees. En sy het reeds geweet hoe dit sou eindig. Die meisie het stil teruggetree en na haar kamer teruggekeer, haar hart wat oneweredig klop. Sy het die res van die nag wakker gelê en verwerk wat sy gehoor het. Veronica het 'n medepligtige gehad, iemand met die naam Rian wat blykbaar Jakobus se motor sou saboteer. En hulle sou dit binnekort doen, in die volgende paar weke. Die horlosie het getik en Annelie moes 'n manier vind om hierdie bekentenis vas te vang voordat dit te laat was. Die volgende dag, tydens ontbyt, het Veronica aangekondig dat sy die reis na die Berghoort bespreek het. Dit sou oor 2 weke wees, lang naweek. Sy het reeds die besprekings gemaak, alles was gereël. Jakobus was verheug oor die verrassing, maar Annelie het die werklikheid agter Veronica se glimlag gesien. Daardie reis sou die finale lokval wees. Annelie het dadelik vir oom Benny van haar selfoon afgebel, toegesluit in die badkamer vir privaatheid. Sy het vertel van die gesprek wat sy die vorige aand gehoor het, van die man met die naam Rian, van die remme wat sou val. Benny was vir 'n lang oomblik stil en het die inligting verwerk. Toe hy uiteindelik praat, was sy stem ernstig van kommer. Hulle het 2 weke gehad om Veronica op te neem terwyl sy haar planne erken. 2 weke om Jakobus se lewe te red. Benny het 'n plan beraam. Hy sou ondersoek instel na wie Rian was en probeer om hom deur kontakte en databasisse op te spoor. Intussen sou Annelie haar pogings met die opnemer teddybeer verskerp. Hulle moes Veronica uitlok om oor haar planne te praat, situasies skep waar sy veilig genoeg sou voel om besonderhede met haar medepligtige te bespreek. In die dae wat gevolg het, het Annelie 'n nog noukeuriger waarnemer geword. Sy het opgemerk dat Veronica altyd haar belangrikste oproepe gemaak het wanneer sy alleen in die hoofslaapkamer was, gewoonlik laatmiddag. Die meisie het begin om die teddybeer strategies daar te plaas, altyd met 'n voorbereide verskoning as iemand sou vra. Sy het gesê sy hou daarvan om haar speelgoed deur die huis te versprei, dat dit haar meer tuis laat voel. Veronica het soms met agterdog na die teddybeer gekyk, maar nooit op 'n manier wat werklike suspisie aangedui het nie. Vir haar was dit net nog 'n kinderspeelding, onskadelik en triviaal. Hierdie onderskatting van Annelie se intelligensie sou haar noodlottige fout wees. Gedurende hierdie tydperk was die spanning in die huis tasbaar. Ouma Helena, steeds met haar arm in gips, het deur die Herehuis beweeg soos 'n waaksame spook. Sy en Annelie het 'n stelsel van diskrete tekens ontwikkel om te kommunikeer wanneer Veronica naby was. En kyk, 'n aanraking aan die arm, klein gebare wat waarskuwing of gevaar beteken het. Jakobus het onbewus gebly van die stille oorlog wat onder sy dak gevoer is. Hy was opgeneem in die voorbereidings vir die reis, opgewonde oor die vooruitsig van tyd alleen met sy vrou.
Veronica het hierdie entoesiasme aangevuur en voortdurend gepraat oor die wonderlike oord, die asemrowende landskappe, die skilderagtige paaie wat hulle sou ry. Elke beskrywing het Annelie se maag laat draai. 'N week voor die reis het Annelie uiteindelik die opname gekry wat hulle nodig gehad het. Dit was 'n donderdagmiddag en Veronica het gedink almal was uit. Jacobus was in 'n vergadering by die maatskappy. Ouma Helena het 'n doktersafspraak gehad om haar arm na te gaan en Annelie was veronderstel om by balletklas te wees. Maar die meisie het voorgegee dat sy siek was en tuis gebly, weggesteek in haar kamer met die deur gesluit. Veronica het reguit na die hoofslaapkamer gegaan en die oproep gemaak. Annelie kon haar deur die mure hoor, die stem gedemp, maar hoorbaar. Toe sy uiteindelik daardie aand die teddybeer terugkry en die opname saam met Benny luister, was hulle albei verlam deur die duidelikheid en die besonderhede van wat Veronica gesê het. Haar stem op die opname was koud, berekenend, heeltemal anders as die soettoon wat sy met Jacobus gebruik het. Sy het met Riaan gepraat oor die motor en luukse Mercedes wat Jacobus vir lang reise gebruik het. Sy het presiese instruksies gegee oor hoe om die remstelsel te saboteer op 'n manier wat soos meganiese faling sou lyk. Sy het die presiese oomblik bespreek wanneer die remme moes val, op 'n spesifieke draai op die bergpad bekend vir sy gevaarlikheid. Sy het gepraat oor hoe dit deur die polisie geïnterpreteer sou word, oor hoe sy die geskokte weduwee sou wees, oor die 5 miljoen wat uiteindelik hare sou wees. Maar daar was meer. Veronica het ander gevalle genoem, andermans. Sy het gepraat oor hoe sy haar metode oor die jare vervolmaak het, oor hoe die foute wat sy aan die begin gemaak het, nou reggestel was. Sy het 'n naam genoem, dan nog een, dan nog een. Benny het sommige van hierdie name herken uit die ou nuusberigte wat hy gevind het. Veronica was besig om, sonder om te weet, 'n hele reeks dade wat sy oor jare gepleeg het, te bely. Die opname was suiwer goud. Dit was presies wat hulle nodig gehad het. Maar 'n nuwe probleem het ontstaan. Toe Benny die opname aan die polisie probeer wys, is hy ingelig dat opnames wat deur minderjariges gemaak is sonder die medewete van alle betrokke partye, moontlik ontoelaatbaar in die hof sou wees. Boonop, sonder fisiese bewyse van die beplande sabotasie, sonder dat Riaan self geïdentifiseer is, kon die polisie nie net op grond van die opname optree nie. Dit was frustrerend bo woorde. Hulle het die bekentenis gehad, hulle het die bewys gehad, maar hulle kon dit nie gebruik op die manier wat hulle moes nie. Benny het prokureurs geraadpleeg, regsopsies ondersoek en probeer om 'n manier te vind om daardie opname in polisieaksie te omskep. Maar die tyd was besig om uit te loop. Daar was net 5 dae oor voor die reis. Dit was ouma Helena wat 'n ander benadering voorgestel het. As hulle nie die opname kon gebruik om Veronica voorkomend te arresteer nie, kon hulle dit gebruik om die reis te verhoed. As hulle Jacobus met die bewyse konfronteer, sou hy sekerlik die planne kanselleer en sy vrou begin bevraagteken. Dit sou nie ideaal wees nie, Veronica kon vlug of 'n ander strategie skep, maar ten minste sou Jacobus veilig wees. Annelie en Benny het saamgestem. Hulle het 'n gesprek met Jacobus gereël vir 3 dae voor die reis. Dit sou in Benny se woonstel wees, neutrale gebied waar Veronica nie kon inmeng nie. Hulle het Jacobus gevra om alleen te kom en gesê dit gaan oor 'n verrassingsgeskenk vir Veronica. Hy het ingestem, nuuskierig, maar sonder agterdog. In daardie 3 dae van wag kon Annelie skaars funksioneer. Sy het skool toe gegaan op autopiloot, vrae met eenlettergrepige woorde beantwoord en in 'n toestand van konstante angs geleef. Veronica het met tevredenheid toegekyk en Annelie se gedrag geïnterpreteer as berustende aanvaarding van die nuwe familieorde. Sy het geen idee gehad van die storm wat op die punt was om oor haar los te bars nie. Op die oggend wat vir die gesprek bestem was, het Annelie met 'n knop in haar maag wakker geword. Alles het van daardie oomblik afgehang. As Jacobus hulle sou glo, as hy uiteindelik Veronica sou sien vir wat sy werklik was, kon alles verander. Maar wat as hy nie geglo het nie? Wat as sy liefde vir Veronica so sterk was dat hy verskoning sou vind selfs in die aangesig van die klankbewyse? Skool daardie dag was marteling. Annelie kon op niks konsentreer nie, het voortdurend na die horlosie gekyk en die minute getel totdat die klasse sou eindig. Toe sy uiteindelik vrygelaat is, het sy gehardloop na die punt waar oom Benny vir haar gewag het. Hulle is reguit na sy woonstel waar Jacobus reeds gewag het. Annelie se pa het verward gelyk om haar daar te sien. Benny het gesê dit sou oor 'n geskenk vir Veronica wees, so hoekom was Annelie teenwoordig? En waar was die sogenaamde geskenk?
Jakobus se uitdrukking het van verwarring na bekommernis verander toe hy die ernstige gesigte van sy broer en dogter sien. Benny het nie doekies omgedraai nie. Hy het reguit tot die punt gekom en alles van die begin af verduidelik. Hy het die ou nuusberigte gewys, die dokumente oor Veronica se vorige mans, die patrone wat hy geïdentifiseer het. Jakobus het met 'n uitdrukking van toenemende ongeloof geluister en sy kop geskit asof hy dit kon laat verdwyn deur dit net te ontken. Toe Benny die opname speel, was die stilte in die woonstel absoluut. Veronica se stem het die ruimte gevul, koud en berekenend, en gepraat oor planne wat enige persoon se bloed sou laat verkleim. Jakobus het bleek geword, sy hande het effens gebewe. Hy het gevra om dit weer te hoor, en dan nog 'n keer, asof hy absoluut seker moes wees van wat hy hoor. Annelie het haar pa dopgehou, en die presiese oomblik gesien toe die besef insink. Sy het gesien toe die ontkenning plek gemaak het vir begrip, toe die blinde liefde in afgryse verander het. Trane het oor Jakobus se gesig begin loop, trane van woede, van verraad, van terugwerkende vrees toe hy besef hoe naby hy aan vernietiging was. Hy het Annelie styf omhels en om verskoning gevra omdat hy haar nie vroeër geglo het nie, omdat hy so blind was. Die meisie het ook gehuil, verlig dat sy uiteindelik haar pa teruggehad het, dat sy nie meer alleen in daardie stryd was nie. Maar die gesprek wat gevolg het onverwagte komplikasies gebring. Jakobus wou dadelik na die polisie gaan, hy wou Veronica konfronteer, hy wou alles wat hy met haar opgebou het, ongedaan maak. Benny het hom gekeer en versigtig verduidelik waarom hulle strategies moes wees. As Veronica besef het hulle het uitgevind, kon sy vlug. Erger nog, sy kon desperaat en gevaarlik word. Hulle het gesien waartoe sy in staat was as sy bedreig gevoel het, die ongelukke met Annelie en ouma Helena was bewys daarvan. Hulle het 'n plan nodig gehad. Benny was reeds in kontak met 'n privaatspeurder wat ervaring gehad het met komplekse sake. Hy het ook 'n kriminele prokureur geraadpleeg oor die beste manier om voort te gaan. Die opname alleen sou nie genoeg wees vir 'n skuldigbevinding nie, maar dit kon gebruik word om 'n breër polisieondersoek te begin. As hulle Riaan kon identifiseer en opspoor, as hulle kon bewys dat hy inderdaad die motor gesaboteer het of van plan was om dit te doen, dan sou hulle 'n stewige saak hê. Jakobus het teesinnig ingestem. Die idee om huis toe te gaan en voor te gee dat niks verander het nie, was byna ondraaglik, maar hy het die noodsaaklikheid verstaan. Hy moes Veronica selfversekerd en onvoorbereid hou terwyl die stryk om haar toetrek. Annelie het die transformasie in haar pa op daardie oomblik gesien. Die suksesvolle sakeman het plek gemaak vir 'n man wat vasbeslote was om sy familie teen enige prys te beskerm. Die plan was in teorie eenvoudig, maar gevaarlik in uitvoering. Jakobus sou die reis kanselleer en 'n besigheidsnoodgeval as rede gee. Dit sou tyd gee vir Benny en die speurder om Riaan op te spoor en meer bewyse te versamel. Intussen moes almal in die huis normaal optree, sonder om enige aanduiding te gee dat hulle die waarheid weet. Om daardie aand terug te gaan na die herehuis was een van die moeilikste dinge wat Annelie ooit gedoen het. Om Veronica in die sitkamer te sien met haar perfekte glimlag, wat aandete aanbied asof sy 'n toegewyde vrou was en nie 'n berekenende roofdier nie, het Annelie se maag laat draai. Jakobus was selfs beter in die vermomming. Hy het Veronica gesoen soos hy altyd gedoen het, gevra oor haar dag en die fasade onberispelik gehou. Net Annelie het die spanning in sy skouers opgemerk, die manier hoe sy oë vermy het om te lank op sy vrou se gesig te bly. Ouma Helena is diskreet ingelig oor die ontwikkelinge. Die ou dame het geen verbasing getoon nie, net 'n diep verligting dat iemand uiteindelik iets doen. Sy het haar waaksaamheid verskerp en Annelie nooit alleen met Veronica gelos nie, en altyd verskonings gevind om teenwoordig te wees wanneer die stiefma naby was. 2 dae voor die beplande reis het Jakobus 'n geleë oproep ontvang. Dit was van 'n belangrike kliënt in Londen, wat 'n dringende vergadering wou reël presies oor die naweek van die reis. Jakobus het dit as die perfekte verskoning gebruik. Hy het aan Veronica gesê, met opregte valse spyt, dat hy die bergoord moes kanselleer. Dit was 'n besigheidsgeleentheid wat hy nie kon weier nie. Veronica se reaksie was onthullend vir diegene wat geweet het waarna om te soek. Vir 'n oomblik het haar masker gegly. Daar was woede in haar oë, frustrasie, iets amper wild voordat sy haar uitdrukking in simpatieke teleurstelling herstel het. Sy het gesê sy verstaan dat besigheid eers te kom, dat hulle vir 'n ander geleentheid kon herskeduleer. Maar Annelie het gesien hoe haar hande effens gebewe het, hoe sy haar lippe in 'n dun lyn saamgepers het voordat sy 'n glimlag geforseer het.
Daardie aand het Veronica verskeie oproepe vanuit haar kamer gemaak. Die mure was nie dik genoeg om haar stem heeltemal te demp as sy ontsteld geraak het nie. Annelie, wat in haar eie kamer gelê het, kon fragmente hoor. Veronica was woedend, dit was duidelik. Sy het met iemand geargumenteer, waarskynlik Riaan, oor wat om nou te doen nou dat die plan uitgestel moes word. Benny en die privaatspeurder, 'n man genaamd Karel wat 20 jaar ondervinding in ondersoeke gehad het onvermoeid gewerk. Deur kontakte en noukeurige werk het hulle Riaan geïdentifiseer as Riaan Venter, 'n 43-jarige werktuigkundige met 'n geskiedenis van klein misdade. Belangriker nog, hulle het ontdek dat hy 'n verband gehad het met ten minste 2 van Veronica se vorige gevalle. Hy het in werkswinkels gewerk in die stede waar die ander ongelukke plaasgevind het. Dit was die verbinding wat hulle nodig gehad het. Karel het hierdie inligting na kennisse in die polisie geneem, mense wat hy vertrou het. Hulle het 'n diskrete ondersoek begin, Riaan dopgehou en sy kommunikasie gemonitor. Hulle moes hom op heterdaad betrap op die oomblik dat hy probeer het om Jacobus se motor te saboteer of enige ander aksie wat die sameswering sou bewys. Intussen in die herhuis het die spanning elke dag toegeneem. Veronica was sigbaar opgewonde. Sy het Jacobus gedruk om die reis te herskeduleer, datums voorgestel en daarop aangedring dat hulle daardie tyd saam nodig gehad het. Jacobus het behendig uitgewyk, altyd met werkverskonings, altyd belovend dat hulle binnekort die perfekte oomblik sou vind. Annelie kon sien hoe Veronica desperaat raak. Weke het verloop sedert die troue en haar plan het nog nie gerealiseer nie. Sy het vinnig geld spandeer, daar was altyd nuwe aankope, nuwe buitensporige uitgawes. Jacobus het dit alles nou met nuwe oë dopgehou en nie 'n verliefde vrou gesien wat van mooi dinge gehou het nie, maar 'n bedrieër wat staat maak op geld wat sy nog nie gehad het nie. Een nag het Annelie wakker geword van vreemde geluide wat uit die motorhuis kom. Dit was amper 3 uur in die oggend en sy kon haar nie voorstel wie op daardie uur daar sou wees nie. Met haar hart wat hard klop, het sy stil die trappe afgegaan en deur die venster wat na die motorhuis gekyk het, geloer. Wat sy gesien het, het haar bloed laat verkleim. Riaan was daar en het onder Jacobus se Mercedes gewerk. Veronica was langs hom en het 'n flitslig vasgehou en dringende instruksies gefluister. Hulle was besig om die motor nou te saboteer, hulle kon nie meer wag vir die beplande reis nie. Veronica het besluit om die tydskedule te versnel. Annelie het teruggestorm na haar kamer en dadelik vir Benny gebel. Hy het op sy beurt Karel en die polisie ontbied. Die operasie wat hulle noukeurig beplan het, moes vervroeg word. Terwyl Riaan en Veronica in die motorhuis gewerk het ongemerkte voertuie rondom die eiendomposisie ingeneem. Jacobus is deur Benny met 'n dringende oproep wakker gemaak. Hy het versigtig die trappe afgekom en Annelie gevind wat van vrees en adrenalien in die sitkamer gebewe het. Ouma Helena het ook wakker geword van die beweging. Die 3 het saamgestaan gewag terwyl die polisie hul operasie opgestel het. Toe Riaan uit die motorhuis kom en sy hande aan 'n vuil lap afvee, is hy begroet deur flitsligte en gewere wat op hom gerig was. Die uitdrukking op sy gesig was een van algehele skok. Hy het probeer hardloop, maar is vinnig in bedwang gebring. Veronica, steeds in die motorhuis, het die oproer gehoor en dadelik besef wat aan die gebeur was. Daar was 'n bevrore oomblik in tyd waar sy na die huis gekyk en Jacobus, Annelie en ouma Helena by die venster gesien het. Die begrip het soos 'n golf oor haar gesig gegaan. Sy is uitgevang. Alles wat sy opgebou het, die hele noukeurige plan, was besig om in duie te stort. Veronica het 'n laaste poging aangewend. Sy het met haar hande omhoog uit die motorhuis gekom, trane wat reeds oor haar gesig loop, en begin skree dat Riaan haar ontvoer het, dat hy haar gedwing het om hom te help, dat sy 'n slagoffer was. Dit was 'n oortuigende vertoning, die soort toneelspel wat soveel keer tevore vir haar gewerk het. Maar hierdie keer was daar getuies, daar was bewyse, daar was die opname. Die polisie is nie geflous nie. Hulle het gereedskap in die kattebak van Riaan se motor gevind, spesifieke gereedskap vir die sabotasie van remme. Hulle het teksboodskappe tussen hom en Veronica gevind wat die presiese oomblik beplan het. En toe Karel Annelie se opname vir die ondersoekers speel, wat wys hoe Veronica koelbloedig haar planne bespreek, was daar geen manier meer om te ontken nie. Veronica het toe verander. Die soet en vriendelike masker het heeltemal verdwyn en die ware persoon daaronder onthul.
Sy het na Jakobus gekyk met pure haat, geskree dat hy nie so slim was as wat hy gedink het nie, dat sy dit al baie keer gedoen het en altyd weggekom het. Dit was 'n onwillekeurige bekentenis, gemaak in die hitte van woede, maar dit is deur 'n halfdosyn polisiemanne gehoor. Terwyl Veronica en Riaan in aparte voertuie geplaas is, het Annelie uiteindelik toegelaat dat die trane kom. Dit was trane van verligting, van uitputting, van die vrylating van maande se vrees en spanning. Jakobus het haar vasgehou, ouma Helena het by die omhelsing aangesluit, en die drie het daar gestaan, 'n familie herenig en veilig, terwyl die sirenes in die nag weggesterf het. Maar die beproewing was nog nie heeltemal verby nie. In die dae wat gevolg het, terwyl Veronica en Riaan aangehou is, het meer besonderhede van hul misdade na vore begin kom. Die federale polisie het betrokke geraak en Veronica verbind met 'n reeks sake in verskeie provinsies. Elke ondersoek het nuwe slagoffers, nuwe patrone, nuwe lae van manipulasie en beplanning onthul. Die ondersoek wat gevolg het op die arrestasie van Veronica en Riaan was soos om 'n uit te skil. Elke laag het nuwe gruwels onthul. Die nasionale polisie het die saak oorgeneem en erken dat dit misdade was wat provinsiale grense oorgesteek het. Wat hulle ontdek het, was vreesaanjaend in sy omvang en noukeurige beplanning. Veronica se naam was nie Veronica Boshoff nie. Dit was net een van die 8 name wat sy oor 'n dekade van misdade gebruik het. Haar regte naam was Valerie Pinaar, 37 jaar gelede in Bloemfontein gebore. Sy het klein begin met vertrouenswendelary, maar het vinnig ontdek dat dit baie meer winsgewend was om met ryk mans te trou en versekering in te vorder. Die ondersoekers het 'n skrikwekkende patroon gevind. Sy het weewenaars of geskeide mans gekies, altyd finansiëel suksesvol, altyd met beduidende bates. Sy het elke teiken noukeurig bestudeer voordat sy kontak gemaak het, presies geweet wat om te sê, hoe om op te tree, watter persona om aan te neem. Sy was soos 'n verkleermannetjie in haar vermoë om presies te verander in wat elke man nodig gehad het. Riaan Venter was nie haar enigste medepligtige nie. Oor die jare het sy verskillende mans gewerf om haar in verskillende provinsies te help. Werktuigkundiges, tegnisi, mense met spesifieke vaardighede wat die beplande ongelukke kon uitvoer. Riaan was net die mees onlangse en miskien die mees loyale. Hy was by ten minste 4 van die vorige operasies betrokke. Die amptelike telling van slagoffers was verwoestend. 8 mans is oor die jare in 5 verskillende provinsies uit die weg geruim. Al die sake is as ongelukke of sterftes afgesluit. Valerie was noukeurig om nie ooglopende patrone te los nie. Sy het die metodes, die tussenproses, die liggings verander. Eers nou, met al die sake langs mekaar geplaas, het die patroon sigbaar geword. Maar daar was iets nog meer ontstellends. 2 kinders was ook slagoffers. Hulle was die kinders van 2 van die vorige mans, kinders wat, net soos Annelie, besef het dat iets verkeerd was. 'n 11-jarige meisie in KwaZulu-Natal, 'n 10-jarige seun in die Vrystaat. Albei het noodlottige ongelukke gehad wat as huishoudelike tragedies geklassifiseer is. Nou, met nuwe inligting, het dit duidelik geword dat Valerie hulle uit die weg geruim het, toe hulle bedreigings vir haar plan geword het. Annelie het hiervan te hore gekom deur gesprekke wat sy tussen haar pa en die ondersoekers gehoor het. Die onthulling het haar soos 'n vuishou in die maag getref. Dit kon sy gewees het. As dit nie vir oom Benny, vir ouma Helena se volharding, vir haar eie vasberadenheid om nie op te gee nie was nie, kon sy net nog 'n statistiek gewees het, nog 'n nuuskierige kind wat te veel gevra het. Die hoeveelheid geld wat Valerie opgehoop het, was indrukwekkend. Meer as 15 miljoen rand in versekering oor die jare, benewens erfenisse en bates wat sy daarin geslaag het om na haarself oor te dra voordat sy na die volgende identiteit verdwyn het. Sy het bankrekeninge onder verskillende name gehad, eiendomme in verskeie provinsies, beleggings wat sorgvuldig weggesteek is. Jakobus was verpletter. Nie net deur die persoonlike verraad nie, maar deur die omvang van wat hy amper toegelaat het om te gebeur. Om te weet dat hy net nog 'n teiken in 'n lang reeks slagoffers was vernederend. Maar nog erger was dit om te besef dat sy 9-jarige dogter die gevaar gesien het, toe hy heeltemal blind was. Hy het homself toegewy om die pa te wees wat Annelie nodig gehad het. Hy het sakereise gekanselleer, verantwoordelikhede in die maatskappy gedelegeer en meer tyd by die huis deurgebring. Die emosionele letsel sou tyd neem om te genees, vir hom en vir Annelie, maar hulle was daartoe verbind om saam te genees. Ouma Helena, ten spyte van haar ouderdom en haar arm wat nog aan die herstel was, het 'n pilaar van krag geword.
Sy het baie storms in haar lang lewe oorleef, en hierdie sou net nog een wees. Sy het met hernieude toewyding na Annelie omgesien, en seker gemaak dat die meisie voldoende sielkundige ondersteuning ontvang het om die trauma wat sy deurgemaak het, te verwerk. Annelie het terapie begin by 'n kindersielkundige wat in trauma gespesialiseer het. Die sessies was moeilik, sy het voortdurend die oomblikke van vrees herleef, maar het ook gereedskap geleer om die oorweldigende emosies te hanteer. Die sielkundige het haar verseker dat haar moed nie net haar pa gered het nie, maar potensieel baie ander mense wat Valerie se toekomstige slagoffers kon gewees het. Intussen het die voorbereidings vir die verhoor gevorder. Die provinsiale aanklaer het saam met federale aanklaers gewerk om 'n saak te bou wat al Valerie se misdade sou dek. Dit was 'n komplekse proses wat bewyse uit verskeie jurisdiksies, getuienis van dosyne getuies en uitgebreide forensiese ontledings behels het. Die kwessie van Annelie se opname het 'n sentrale punt van regsdebat geword. Valerie se verdediging, aggressiewe prokureur genaamd Me. Patricia Fauci het aangevoer dat die opname ontoelaatbaar was omdat dit deur 'n minderjarige sonder toestemming gemaak is. Boonop het sy beweer dat dit onwettig verkry is en dat enige bewyse wat daaruit voortspruit uit die saak uitgesluit moes word. Die staatsaanklaer verantwoordelik vir die saak, Me. Annelie de Kriel, het onvermoeid geveg om die opname toegelaat te kry. Sy het aangevoer dat dit 'n kind was wat probeer het om haar pa teen dreigende gevaar te beskerm, dat daar 'n konteks van vorige dreigemente was, dat die opname deurslaggewend was om 'n noodlottigheid te voorkom. Dit was 'n komplekse regstryd wat deur verskeie instansies sou gaan voordat dit opgelos is. Gedurende hierdie tydperk het Annelie de persoonlik ontmoet. Die aanklaer was 'n 45-jarige vrou met kort swart hare en deurdringende oë wat gelyk het of hulle deur leuns kon sien. Sy het self 2 kinders gehad en het diep verstaan waardeur Annelie gegaan het. Sy het die meisie beloof dat sy alles in haar vermoë sou doen om te verseker dat Valerie vir haar misdade verantwoordelik gehou word. Annelie het 'n deurslaggewende bondgenoot geword. Sy het Annelie nie net as 'n getuie gesien nie, maar as 'n oorlewende wat 'n stem verdien het. Sy het ure spandeer om die meisie voor te berei vir moontlike getuienis en die regsproses verduidelik op 'n manier wat 'n kind kon verstaan en verseker dat Annelie veilig en beskerm gevoel het. Maande het verbygegaan terwyl die saak voorberei is. Valerie het sonder borgtog in aanhouding gebly en is as 'n uiterste vlugrisiko beskou. Riaan het 'n pleitooreenkoms aangegaan en ingestem om teen haar te getuig in ruil vir 'n verminderde vonnis. Sy gedetailleerde bekentenis het deurslaggewende leemtes gevul en inligting verskaf oor metodes, beplanning en uitvoering van die misdade. Die media was in 'n hysterie. Die saak van die swart weduwee, soos die koerante haar begin noem het nasionale hoofopskrifte oorheers. Verslaggewers het die herehuis in Sandton omsingel en probeer om enigeen wat met die saak verbind was, te ondervra. Jacobus het private sekuriteit gehuur om die familie teen die inbreuk op hul privaatheid te beskerm. Annelie het haar gesig in koerante en televisieprogramme gesien. Hulle het haar 'n heldin genoem, die dapper meisie wat 'n moordenaar ontmasker het. Maar sy het nie heldhaftig gevoel nie. Sy het net gevoel soos 'n kind wat baie bang was en geveg het om te oorleef. Die media-aandag was oorweldigend, indringend, vreesaanjaend. Skool het moeilik geword. Klasmaats het anders na haar gekyk, onderwysers het haar met oormatige versigtigheid behandel. Sommige kinders het haar vermy, onseker hoe om op te tree naby iemand wat deur iets so buitengewoons gegaan het. Ander het indringende vrae gevra oor morbiede besonderhede. Annelie het meer geïsoleerd as ooit gevoel. Dit was ouma Helena wat voorgestel het dat hulle dalk 'n nuwe begin nodig het. Nie om van stad te verander nie, maar miskien van skool, om 'n omgewing te vind waar Annelie weer net 'n kind kon wees. Jacobus het ingestem en hulle het Annelie na 'n kleiner, meer intieme privaatskool oorgeplaas, waar die skoolhoof daartoe verbind was om haar privaatheid te beskerm. Die verhoor het op 'n koue Novemberoggend begin, 6 maande na Valerie se arrestasie. Die hofsaal was stampvol, joernaliste het elke beskikbare sitplek beset, kameras was strategies geplaas om elke oomblik vas te vang. Dit was een van die mees verwagte verhore van die jaar, en almal wou die val van die vrou wat so baie mislei het, aanskou. Annelie was teenwoordig en het tussen Jacobus en ouma Helena in die voorste ry gesit wat vir families van die slagoffers gereserveer was. Sy het 'n donkerblou rok gedra wat haar ouma gekies het, iets sober en gepas vir die hof. Haar hande het effens gesweet en sy het die teddybeer teen haar bors vasgedruk.
Dit was nie die teddybeer met die opnemer nie, die was as bewysstuk gebere. Dit was 'n ander soortgelyke een wat haar troos gegee het. Toe Valerie in die saal ingebring is, was die stilte absoluut. Sy het niks gelyk soos die glansryke vrou wat Jakobus verlei het nie. Sy het 'n gevangenisuniform gedra, haar blonde hare was in 'n eenvoudige poniestert vasgemaak, sonder gremering. Maar daar was iets in haar oë, 'n vonk van uitdaging, wat gewys het dat sy nog nie verslaan was nie. Valerie se oë het vir 'n kort oomblik Annelies ontmoet. Daar was herkenning en iets wat klewerige respek of pure haat kon gewees het. Annelie het die kyk gehou en geweier om weg te kyk. Sy het hierdie vrou maande lank in die skaduwees in die gesig gestaar. Sy sou nie nou in die lig van die hof vrees toon nie. Die regter de Villiers, was 'n 60-jarige man met 'n reputasie dat hy streng maar regverdig was. Hy het die sitting geopen deur te verduidelik dat die verhoor verskeie aanklagte sou hanteer wat verband hou met 'n dekade van kriminele aktiwiteit. Die lys van aanklagte was lank, 8 aanklagte van moord met verswaarende omstandighede, 2 aanklagte wat verband hou met die dood van minderjariges, versekeringsbedrog, identiteitsbedrog, poging tot moord op Jakobus, en dreigemente teen Annelie en ouma Helena. Annelie de Kriel het die aanklag met chirurgiese presisie aangebied. Sy het 'n duidelike patroon van roofsugtige gedrag uiteengesit. Sy het gewys hoe Valerie stelselmatig kwesbare teikens geïdentifiseer het, eensame mans met beduidende hulpbronne. Sy het verduidelik hoe sy elke slagoffer bestudeer het en spesifieke personas geskep het wat by elke man sou aanklank vind. Sy het bewyse van vals identiteite, vervalste dokumente en bankrekeninge onder verskillende name aangebied. Die aanklaer het familielede van die vorige slagoffers gebring om te getuig. 'n Suster van een van die slagoffers uit KwaZulu-Natal, wat altyd geweet het dat haar broer se motorongeluk nie regtig 'n ongeluk was nie. 'n Volwasse seun van 'n slagoffer uit die Wes-Kaap, wat die verdagte omstandighede van die beweerde bootvaling bevraagteken het. Hulle stories was pynlik soortgelyk aan die van Jakobus. Suksesvolle mans, vinnige huwelike, skielike verhogings in lewensversekering, dan gerieflike tragedies. Patricia Fouché, Valerie se verdediger, was formidabel in haar teenargument. Sy het nie die huwelike ontken nie, nie die versekering nie. Maar sy het Valerie geskilder as 'n slagoffer van tragiese omstandighede. Sy het aangevoer dat sy elke man opreg liefgehad het, dat die ongelukke presies dit was, verskriklike toevallighede. Sy het voorgestel dat Valerie vervolg word omdat sy 'n pragtige vrou was wat gelukkig was om te erf van mans wat haar regtig liefgehad het. Dit was 'n absurde narratief gegee die hoeveelheid bewyse, maar Fouché het dit met indrukwekkende oortuiging aangebied. Sy het elke stukkie bewys aangeval, elke getuie ondervra en twyfel geskep waar sy kon. Dit was haar werk en sy het dit met skrikwekkende bevoegdheid gedoen. Rian Venter het in die tweede week van die verhoor getuig. Hy het geboei die saal binnegekom, na die vloer gekyk, 'n gebroke man. Sy getuienis was verwoestend vir Valerie se verdediging. Hy het uiteengesit hoe sy hom gewerf het, hoe hulle elke ongeluk noukeurig beplan het, hoe sy hom mildelik vir sy dienste betaal het. Hy het 4 verskillende operasies beskryf waaraan hy deelgeneem het, insluitend die een wat teen Jakobus beplan is. Valerie het hom met skaars verborge haat dopgehou. Toe Fouché die geleentheid gehad het om hom te ondervra, het sy geloofwaardigheid vel aangeval. Sy het hom geskilder as 'n misdadiger wat 'n verminderde vonnis soek deur stories op te maak. Rian het vasgestaan en herhaal dat hy die waarheid praat, dat hy moeg was om die gewig te dra van die dade wat hy gepleeg het. Die kwessie van Annelie se opname het uiteindelik in die 3de week in die hof gekom. Die regter het in 'n voorlopige verhoor beslis dat die opname toelaatbaar sou wees gegee die buitengewone omstandighede. Die verdediging het geappeleer, maar die beslissing is gehandhaaf. Annelie het 'n geweldige verligting gevoel toe sy dit hoor. Haar stem sou gehoor word. Toe die opname in die hof gespeel is, was die stilte absoluut. Valerie se stem het die saal gevul, koud en berekenend, en met Rian die presiese besonderhede bespreek van hoe om die Mercedes se remme te saboteer. Sy het gepraat oor versekering, oor dekkings, oor hoe dit deur die polisie geïnterpreteer sou word. Sy het vorige slagoffers terloops genoem, asof sy besigheidstransaksies bespreek het. Annelie het die gesigte van die jurylede dopgehou terwyl hulle geluister het. Sy het skok, afgryse, weersin gesien.
Daar was geen manier om na daardie opname te luister en nie presies te verstaan wie Valerie was nie. Die masker het heeltemal geval. Maar Fauci het nie opgegee nie. Sy het die egtheid van die opname bevraagteken en voorgestel dat dit geredigeer of gemanipuleer kon gewees het. Sy het haar eie kenners gebring om die forensiese ontleding te betwis. Sy het aangevoer dat selfs al was die stem Valerie se, die woorde uit konteks geruk kon gewees het, dat sy miskien 'n filmdraaiboek bespreek het, 'n fiktiewe storie. Dit was 'n desperate verdediging, maar die prokureur moes enigiets probeer. Valerie het dekades in die tronk in die gesig gestaar, moontlik lewenslank. Daar was niks te verloor deur met al die beskikbare gereedskap te veg nie. Jacobus het in die 4de week getuig. Dit was moeilik vir Annelie om haar pa in die getuiebank te sien en die pyn van die verraad te herleef. Hy het gepraat oor hoe hy Valerie ontmoet het, oor die blitsige hofmakery, oor hoe sy haarself in sy lewe ingewurm het. Hy het die konstante druk om die versekering te verhoog beskryf, die buitensporige uitgawes, die indringende vrae oor sy finansies. Toe Fauci hom ondervra het, was sy brutaal. Sy het voorgestel dat hy skaam was omdat hy mislei is en sameswerings opgemaak het om sy reputasie te red. Sy het geïnsinueer dat hy miskien self iets teen Valerie beplan het en sy bedoelings op haar projekteer. Jacobus het kalm gebly en elke beskuldiging met feite beantwoord, maar Annelie het gesien hoe die woorde hom seermaak. Ouma Helena het ook getuig en gepraat oor haar vermoedens van die begin af, oor die verdagte ongelukke. Die verdediging het probeer om haar te diskrediteer as 'n bejaarde dame met 'n swak geheue, maar Helena was so skerp soos altyd en het geen insinuasie laat verbygaan sonder 'n ferm antwoord nie. Daar is aangekondig dat Annelie in die 5de week sou getuig. Anneliese het haar deeglik voorberei, praktiese vrae gevra en haar voorberei vir wat die verdediging kon vra. Sy het verduidelik dat Fauci sou probeer om haar verward, beïnvloedbaar, miskien selfs leienaar te laat lyk. Annelie sou sterk, duidelik en konsekwent moes wees. Die aand voor haar getuienis kon Annelie nie slaap nie. Sy het in die bed gelê en geestelik geoefen wat sy sou sê, hoe sy sou antwoord. Sy was net 9 jaar oud, maar sy was op die punt om ondervraging in een van die mees gevolgde verhore in die land in die gesig te staar. Dit was vreesaanjaend. Jacobus het laat die aand haar kamer binnegekom en haar wakker gevind. Hy het op die rand van die bed gaan sit en haar hand vasgehou. Hy het gesê sy hoef dit nie te doen as sy nie wou nie, dat hulle reeds genoeg bewyse verskaf het. Maar Annelie het geweet sy moes. Sy moes Valerie in die oë kyk en die waarheid praat. Sy moes praat vir die ander kinders wat nie daardie kans gehad het nie. Annelie het die volgende oggend die hofsaal binnegekom met haar hart wat so hard klop dat sy seker was almal kon dit hoor. Sy het 'n eenvoudige wit rok gedra wat ouma Helena gekies het, haar hare in 2 vlegsels vasgemaak. Sy het selfs jonger as haar 9 jaar gelyk, klein en broos in die uitgestrektheid van die hofsaal. Toe sy na die getuiebank geroep is, het haar bene effens gebewe. Sy het die trappies opgeklim en op die stoel gaan sit wat te groot vir haar gelyk het. Regter de Villiers het vriendelik geglimlag en gevra of sy gemaklik was, of sy water nodig het. Annelie het bedank, maar gesê sy is reg, haar stem stewiger as wat sy verwag het. Anneliese het met eenvoudige vrae begin en vasgestel wie Annelie was, wat haar verhouding met Jacobus was, hoe lank Valerie in hul lewens was. Annelie het duidelik geantwoord, na die aanklaer gekyk en vir my om te kyk waar Valerie gesit het. Sy was nog nie gereed om daardie koue oë in die gesig te staar nie. Geleidelik het die vrae meer spesifiek geword. Anneliese het Annelie gevra om te beskryf wanneer sy Veronica begin verdink het, wat sy opgemerk het, hoe sy gevoel het. Annelie het gepraat oor die telefoonoproepe wat sy per ongeluk gehoor het, oor die manier hoe Veronica dokumente afgeneem het, oor die obsessie met lewensversekering. Haar stem was kalm, feitelik, en het bloot vertel wat sy deurgemaak het. Toe Anneliese oor die ongelukke gevra het, het Annelie se stem vir die eerste keer gewankel. Om die oomblik te beskryf toe die fiets se remme gefaal het, die verskrikking om nie te kon stop nie, die pyn van die val. Om te praat oor hoe sy ouma Helena op die vloer van die trap gevind het, die arm in 'n vreemde hoek, die ouma se pynkreun. Dit was herinneringe wat haar steeds in nagmerries getuister het. Anneliese was saggeaard maar volhardend. Sy het gevra oor die dreigemente wat Veronica gemaak het, oor die insinuasies van psigiatriese inrigtings, oor hoe Annelie gevoel het. Die meisie het erken dat sy baie bang was, dat sy alleen en hulpeloos gevoel het.
Maar sy het ook gepraat oor die vasberadenheid om haar pa te beskerm, oor hoe sy nie sou opgee nie, selfs toe dit onmoontlik gelyk het. Die aanklaer het toe die opname weer gespeel en Annelie gevra om te bevestig dat dit sy was wat die teddybeer geplaas het, dat die stem Valerie se was. Annelie het alles bevestig en verduidelik hoe oom Benny die toestel geskep het, hoe sy gewerk het. Om die inkriminerende gesprekke vas te vang. Toe Annelie klaar was, het sy bemoedigend vir Annelie geglimlag. Die moeilike deel was op pad. Dit was tyd vir die verdediging om te ondervra. Patricia Fouché het opgestaan met 'n ernstige, maar nie vyandige uitdrukking nie. Sy het geweet dat om 'n 9-jarige kind te aggressief aan te val, die jury kon vervreem. Sy moes subtiel wees in haar dekonstruksie van Annelie se getuienis. Sy het begin met vrae oor Annelie se ouderdom, oor haar verbeelding, oor of sy daarvan gehou het om stories op te maak. Annelie het eerlik geantwoord dat ja, sy hou daarvan om te lees en soms stories vir haarself op te maak. Die prokureur het hierop ingehaak en sagkens voorgestel dat Annelie miskien 'n storie oor Valerie opgemaak het, omdat sy dit moeilik gevind het om 'n nuwe ma te aanvaar. Annelie het haar kop ferm geskud. Dit was nie verbeelding nie, het sy verduidelik. Dit was regte dinge wat sy gesien en gehoor het. Fouché het toe gevra of Annelie nie miskien onskuldige gesprekke verkeerd geïnterpreteer het nie, of haar vrees om haar pa te verloor miskien haar persepsies gekleur het. Die meisie het vasgestaan en aangedring dat sy geweet het wat sy gehoor het. Die prokureur het van taktiek verander. Sy het gevra oor oom Benny, oor hoe hy voorgestel het om die opnemer te gebruik. Sy het geïnsinueer dat Benny miskien Annelie beïnvloed het, idees in haar kop geplant het. Annelie het kalm verduidelik dat dit sy was wat eerste agterdogtig was, dat Benny haar net gehelp het om bewyse te kry. Fouché het toe na die ongelukke oorgegaan. Sy het voorgestel dat die fiets natuurlike slytasie kon gehad het, dat die maatjie per ongeluk deur enigiemand skeef getrek kon gewees het. Daar was geen bewyse dat Valerie betrokke was nie, net aannames van 'n bang kind. Annelie het erken dat sy nie gesien het hoe Valerie die remme sny of die maatjie skeef getrek het nie, maar het aangevoer dat die tydsberekening te verdag was om toevallig te wees. Die ondervraging het byna 2 uur geduur. Fouché was meedoenloos, maar professioneel, en het probeer om twyfel te skep sonder om te lyk asof sy 'n kind intimideer. Annelie het konsekwent in haar antwoorde gebly en haarself nie laat verwar of weerspreek nie. Toe sy uiteindelik vrygelaat is, was sy uitgeput, maar het geweet sy het goed gedoen. Jacobus het haar omhels toe sy na haar plek teruggekeer het en gefluister dat hy trots was. Ouma Helena het haar hand met trane in haar oë gedruk. Annelie het een van die moeilikste oomblikke van haar lewe met moed en waardigheid in die gesig gestaar. Maar die verhoor was nog lank nie verby nie. Die verdediging het nogal eie getuies gehad om te roep. Hulle het mense gebring wat Valerie in verskillende fases van haar lewe geken het, almal wat haar beskryf het as 'n vriendelike en liefdevolle vrou. 'n Ou vriendin het getuig dat Valerie verpletter was deur die verlies van elke man dat sy opreg gelei het. Kenners van die verdediging het die forensiese ontledings betwis en voorgestel dat die bewyse omstandigheidsgetuienis was. Hulle het aangevoer dat waargenome patrone die produk van bevooroordeelde terugwerkende analise kon wees, dat daar geen definitiewe bewys was dat Valerie enige van die noodlottige situasies veroorsaak het nie. Dit was tegnies moontlik dat almal werklik ongelukke was. Die verdediging se strategie het in die volgende weke duidelik geword. Hulle kon nie die basiese feite ontken nie, maar hulle kon redelike twyfel skep oor die interpretasies. Hulle kon voorstel dat Valerie 'n ongelukkige vrou was wat veelvuldige tragedies gelei het, nie 'n berekenende roofdier nie. As hulle selfs 1 of 2 jurylede kon oortuig, kon hulle 'n skuldigbevinding vermy of ten minste die aanklagte verminder. Valerie het uiteindelik in die 6de week in haar eie verdediging getuig. Dit was 'n riskante besluit, maar Fouché het duidelik gevoel hulle moes haar menslik maak, die jury haar as 'n persoon laat sien en nie 'n monster nie. Valerie het beskeie geklee na die getuiebank gegaan, sonder juwele, haar hare los om haar gesig op 'n manier wat haar kwesbaar laat lyk het. Haar vertoning was meesterlik. Sy het gehuil toe sy gepraat het oor elke man wat sy verloor het, en hulle beskryf as ware liefdes wat tragies van haar weggeneem is. Sy het kategories ontken dat sy enige noodlottige situasie beplan het. Die opgeneemde gesprekke, het sy tussen snikke beweer, was morbiede fantasieë wat sy met Riaan bespreek het as 'n manier om die konstante vrees te verwerk om nog 'n geliefde te verloor.
Dit was verdraaide verbale terapie, nie kriminele beplanning nie. Wat Annelie betref, het Valerie erken dat sy miskien nie 'n perfekte stiefma was nie. Dit was moeilik om in 'n gevestigde gesin in te kom, veral waar die herinnering aan die biologiese ma so sterk was. Sy het foute gemaak, miskien soms afsydig of koud voorgekom, maar sy het nooit die meisie gedreig nie, nooit ongelukke veroorsaak nie. Sy is beskuldig deur 'n getraumatiseerde kind wat haar as 'n onvoldoende plaasvervanger gesien het. Dit was oortuigend genoeg om sigbare huiwering by sommige jurylede te skep. Annelie het gesigte gesien wat voorheen absolute sekerheid getoon het, nou minder seker gelyk het. Valerie het presies gedoen wat sy jare lank gedoen het, persepsies gemanipuleer, narratief geskep wat haar doeleindes gedien het. Toe Anneliese die geleentheid gehad het om haar te ondervra, het sy geen tyd met vriendelikhede gemors nie. Sy het elke bewering van Valerie metodies aangeval. Hoe het sy die veelvuldige identiteite verduidelik? Valerie het beweer sy het haar naam verskeie kere verander om pynlike herinneringe te ontsnap, om oor te begin. Hoekom het die versekering altyd toegeneem voor die ongelukke? Toeval, het sy aangedring, sinvolle finansiële advies. Anneliese het bewyse van bankoorplasings aangebied, wat wys hoe Valerie stelselmatig rekeninge na elke noodlottige situasie gedreineer het. Valerie het verduidelik dat sy net die finansies van die oorlede eggenote georganiseer het en na eiendomme omgesien het soos haar wettige verantwoordelikheid was. Vir elke beskuldiging het sy 'n voorbereide verduideliking gehad. Maar toe het Anneliese die opname weer gespeel en gefokus op die dele waar Valerie spesifiek vorige slagoffers genoem het, waar sy metodes beskryf het met besonderhede wat verder gaan as enige terapeutiese fantasie. Hoe het Valerie verduidelik dat sy presiese tegniese besonderhede van meganiese sabotasie ken? Hoe het sy verduidelik dat sy spesifieke datums en plekke noem wat presies ooreenstem met werklike ongelukke? Valerie het vir die eerste keer gehuiwer. Haar masker van 'n lydende weduwee het oombliklik gegly en iets harder daaronder onthul. Sy het gemompel dat sy miskien oor die sake in die koerante gelees het, dat besonderhede in haar onderbewussyn kon vasgesteek het. Dit was 'n swak verduideliking en almal in die saal het dit geweet. Anneliese het harder gedruk. Sy het gevra oor die kinders, oor die 11-jarige meisie in KwaZulu-Natal en die 10-jarige seun in die Vrystaat. Valerie het beweer sy weet nie waarvan die aanklaer praat nie. Anneliese het toe bewyse aangebied wat Valerie aan die families verbind het en gewys dat sy teenwoordig was toe albei kinders hul noodlottige ongelukke gehad het. Die twee kinders het soortgelyke vermoedens as Annelie getoon. Hulle het volwassenes ondervra, probeer waarsku oor die stiefma se vreemde gedrag. En toe het hulle ongelukke gehad. Toevallighede het Valerie met 'n bewende stem aangedring. Verskriklike tragedies, maar nie haar verantwoordelikheid nie. Anneliese het direk na Valerie gekyk en gevra, hoeveel toevallighede is nodig voordat dit 'n patroon word? Die saal was doodstil. Valerie het nie geantwoord nie, sy het net na haar hande gekyk. Die ondervraging het nog 2 uur lank voortgeduur. Elke keer as Valerie probeer het om uit te wyk of 'n nuwe verduideliking te skep, het Anneliese haar met konkrete feite gekonfronteer. Telefoonrekords wat oproepe tussen haar en Riaan op deurslaggewende datums wys. Reisrekords wat haar op spesifieke plekke plaas toe ongelukke plaasgevind het. Bankoorplasings wat altyd 'n soortgelyke patroon na elke noodlottige situasie gevolg het. Toe Valerie uiteindelik uit die getuiebank vrygelaat is, het sy uitgeput en geskok gelyk. Die vertoning van 'n brose weduwee het onder die gewig van die bewyse ineengestort. Die jury het die krake in die fasade gesien. Die slotbetoog het in die 7de week plaasgevind. Fouché het 'n laaste dapper poging aangewend om haar kliënt te red. Sy het aangevoer dat baie van die bewyse omstandigheidsgetuienis was, dat waargenome patrone die produk van bevooroordeelde terugwerkende analise kon wees. Sy het die jury gevra om te oorweeg dat Valerie onskuldig was totdat sy bo redelike twyfel skuldig bevind is en dat redelike twyfel bestaan het. Sy het Valerie geskilder as 'n vrou wat ongelukkig was in die liefde, wat veelvuldige vennote aan 'n wrede lot verloor het. Sy het voorgestel dat die samelewing dit moeilik vind om te aanvaar dat 'n vrou finansiëel suksesvol kan wees deur wettige erfenisse, dat daar geslagsvooroordeel ter sprake was. Dit was 'n desperate argument, maar met passie aangebied. Anneliese het met 'n verwoestende argument geantwoord. Sy hoef nie op teorie of spekulasie staat te maak nie.
Sy het konkrete bewyse gehad, die gedetailleerde opname, Riaan se getuienis, die onweerlegbare patrone oor verskeie jurisdiksies, die finansiële dokumente. Belangriker nog, sy het geregtigheid gehad wat gedoen moes word vir 8 mans wat uit die weg geruim is, 2 kinders wat nooit 'n kans gehad het om groot te word nie, en 'n dapper 9-jarige meisie wat alles gewaag het om haar pa te beskerm. Sy het die jury daaraan herinner dat hulle nie net misdade teen Jacobus Botha beoordeel het nie. Hulle het 'n stem gegee aan al die vorige slagoffers wat nie vir hulself kon praat nie. Hulle het 'n boodskap gestuur dat stelselmatige manipulasie en voorbedagte moord nie geduld sou word nie, ongeag hoe charmant of oortuigend die oortreder ook al mag wees. Die jury het vir 3 dae beraadslaag. Dit was pynlike dae vir almal wat betrokke was. Annelie kon op niks konsentreer nie, sy het net gewag. Jacobus het soos 'n rustelose siel deur die huis gestap, nie in staat om te werk of te rus nie. Ouma Helena het stil gebid, haar rosekransskrale altyd in beweging tussen ervare vingers. Toe die jury uiteindelik met 'n uitspraak teruggekeer het, was die hofsaal absoluut stampvol. Joernaliste van regoor die land was teenwoordig, kameras was geposisioneer om die historiese oomblik vas te vang. Annelie was tussen haar pa en ouma en het die teddybeer styf vasgehou. Die voorsitter van die jury het opgestaan, middeljarige man met 'n ernstige uitdrukking. Hy het begin om die uitsprake te lees, een aanklag op 'n slag. Skuldig aan moord met voorbedagte rade in die eerste geval. Skuldig in die tweede. Skuldig in die derde. Die lys het aangehou, uitspraak na uitspraak, elkeen was skuldig. Toe hulle by die aanklagte kom wat verband hou met die kinders wat uit die weg geruim is, het Annelie gevoel hoe trane oor haar gesig loop. Skuldig. Skuldig. Uiteindelik geregtigheid vir daardie kinders wat niemand betyds beskerm het nie. Valerie het onbeweeglik gebly terwyl die uitsprake gelees is. Haar gesig was 'n klipmasker sonder sigbare emosie. Eers toe die voorsitter van die jury klaar was en haar skuldig bevind het aan al die aanklagte, het sy uiteindelik haar kop laat sak en haar gesig in haar hande weggesteek. Regter De Villiers het die vonnisoplegging vir 2 weke later vasgestel. Die hof is in beheerde oproer ontbind. Joernaliste het gehardloop om die uitsprake te rapporteer, familielede van slagoffers het in verligting en hartseer gehuil, prokureurs het hul dokumente weggepak. Annelie het gevoel asof 'n geweldige gewig van haar skouers gelig is. Dit was nie presies vreugde nie, want baie mense was steeds verlore, baie families was steeds verwoes. Maar dit was verligting. Dit was bevestiging dat sy die regte ding gedoen het, dat haar stem gehoor is. In die 2 weke voor die vonnisoplegging was die media hysteries met ontledings en kommentaar. Regskenners het die saak bespreek, sielkundiges het probeer om Valerie se gedagtes te verstaan, sosioloë het gepraat oor patrone van roofsugtige gedrag. Die saak het 'n kulturele verskynsel geword en debatte oor geregtigheid, manipulasie en die beskerming van kwesbares laat ontstaan. Annelie is deur vervaardigers genader wat dokumentêre wou maak, skrywers wat haar storie wou vertel, selfs Hollywood-regisseurs wat belang gestel het om die saak vir film aan te pas. Jacobus het alles namens haar geweier. Annelie was 'n kind, sy het privaatheid nodig gehad om te genees, nie konstante kolligte nie. Maar een ding het Annelie ingestem om te doen. Sy het 'n onderhoud aan 'n gerespekteerde nuusprogram gegee, nie om oor morbiede besonderhede te praat nie, maar om ander kinders aan te moedig wat in soortgelyke situasies kon wees. Terwyl sy direk na die kamera gekyk het, het sy gesê dat as iets nie reg voel nie, as hulle bang voel, hulle hul instinkte moet vertrou en betroubare volwassenes moet soek. Dat hul stemme saak maak, dat hulle 'n verskil kan maak. Die boodskap het weerklank gevind. Kinderbeskermingssentrums het 'n toename in aanmeldings in die volgende weke gerapporteer. Kinders wat stil gebly het oor mishandeling of gevaarlike situasies, het die moed gevind om te praat. Annelie het onwetend 'n simbool van kinderbemagtiging geword. Die dag van die vonnisoplegging het aangebreek. Die hofsaal was weer stampvol. Valerie is geboeid ingebring en het dieselfde gevangenisuniform gedra. Sy het gelyk asof sy jare en weke verouder het, haar gesig bleek en haar oë leeg. Regter De Villiers was plegtig toe hy die vonnis uitgespreek het. Hy het gepraat oor die erns van die misdade, oor die voorbedagte rade wat getoon is, oor die lewens wat verwoes is. Hy het vir al die kinders genoem, beide die wat uit die weg geruim is en Annelie wat slegs deur buitengewone moed oorleef het. Die vonnis was 65 jaar gevangenisstraf sonder die moontlikheid van parol vir die eerste 30 jaar.
Valerie was 37 jaar oud. Selfs met perfekte gedrag, sou sy 'n vrou van byna 70 jaar wees wanneer sy selfs vryheid kon oorweeg. Meer waarskynlik sou sy die res van haar lewe in die tronk deurbring. Rian Venter, wat saamgewerk het, 50 jaar ontvang met die moontlikheid van parool na 25. Dit was 'n swaar vonnis, maar het sy samewerking met die owerhede weerspieël. Toe Valerie weggelei is, het sy 'n laaste keer teruggekyk. Haar oor het Annelies ontmoet. Daar was geen uitdaging meer nie, net bitter erkenning. 9-jarige meisie was haar ondergang. Al haar intelligensie, al haar sorgvuldige manipulasie, verslaan deur 'n kind wat geweier het om stil te bly. Die lewe na die verhoor was 'n stadige proses van heropbou. Die herehuis in Sandton, wat die toneel van soveel vrees en spanning was, moes weer 'n tuiste word. Jacobus het ontwerpers gehuur om die ruimtes wat Valerie aangeraak het, heeltemal op te knap en die laaste oorblyfsels van haar teenwoordigheid uit te vee. Elke herversierde kamer was soos 'n klein oorwinning, wat die ruimte vir die familie terughuis. Annelie het geleidelik teruggekeer na 'n normale kinderroetine. Die nuwe skool was 'n verwelkomende omgewing waar sy uiteindelik net 'n leerling kon wees, nie 'n oorlewende van 'n sensasionele kriminele saak nie. Sy het vriende gemaak wat haar eerste as Annelie geken het, nie as die meisie van die swart weduwee saak nie. Dit was vriendskappe gebaseer op gedeelde belangstellings, nie morbiede nuuskierigheid nie. Die terapie het 2 keer per week voortgeduur. Die sielkundige het Annelie gehelp om nie net die vrees wat sy deurgemaak het te verwerk nie, maar ook die komplekse skuldgevoel wat na die verhoor ontstaan het. Annelie het haarself betrap dat sy aan die ander kinders dink wat nie oorleef het nie, en gewonder het of sy iets anders, vinniger, kon gedoen het. Die terapeut het haar sagkens verseker dat sy 'n kind was, dat sy meer gedoen het as wat nodig moes gewees het, dat sy nie verantwoordelikheid gedra het vir Valerie se dade nie. Ouma Helena het heeltemal herstel van haar gebreekte arm, hoewel sy gesê het die koue weer dit soms nog laat pyn het. Sy het selfs nader aan Annelie geraak, die twee het 'n band gedeel wat in wederwysige oorlewing gesmee is. Hulle het middag saam in die tuin deurgebring, die ouma wat die kleindogter oor plante en blomme geleer het, en gesels oor die lewe in die algemeen en niks in die besonder nie. Jacobus het as pa en sakeman verander. Hy het meer verantwoordelikhede by Botha Tegnologie gedelegeer en 'n bekwame uitvoerende hoof aangestel om die daaglikse bedrywighede te bestuur terwyl hy op strategiese rigting gefokus het. Dit het hom meer tyd by die huis gegee, meer teenwoordigheid in Annelie se lewe. Hulle het rituele gevestig, elke oggend saam ontbyt, gesinsete sonder uitsondering, naweke gewy aan gesamentlike aktiwiteite. Hy het hom ook toegewy aan 'n projek wat die nalatenskap sou word van die trauma wat hulle deurgemaak het. Deur 'n deel van sy fortuin te gebruik, het Jacobus 'n stigting gestig wat gefokus is op kinderbeskerming en ondersteuning vir kinders in situasies van mishandeling of gevaar. Die Annelie Stichting, soos dit met haar toestemming genoem is, het regshulpbronne, sielkundige ondersteuning en voorspraak gebied vir kinders wie se stemme nie gehoor is nie. Annelie het op 'n gepaste manier vir haar ouderdom by die stigting betrokke geraak. Sy het aan bewusmakingsveldtogte deelgeneem, boodskappe opgeneem wat kinders aanmoedig om te praat as iets verkeerd is. Haar storie, sorgvuldig en gepas vertel, het 'n instrument geword om ander kinders te bemagtig. 6 maande na die vonnisoplegging het Annelie 'n onverwagte uitnodiging ontvang. 'n Gerespekteerde vervaardiger wou 'n dokumentêr oor die saak maak, gefokus nie op die sensasionele aspekte nie, maar op die sistemiese kwessies wat dit onthul het, hoe roofdiere soos Valerie opereer, waarom hulle moeilik is om op te spoor, hoe om die kwesbares beter te beskerm. Hulle wou hê Annelie moes deelneem, maar net as sy gemaklik gevoel het. Jacobus het die besluit heeltemal aan haar oorgelaat. Annelie het diep daaroor nagedink. Deel van haar wou alles in die verlede los, aanbeweeg en nooit weer oor Valerie praat nie. Maar 'n ander deel het erken dat haar storie 'n werklike verskil kon maak. Dit kon lewens red. Sy het ingestem onder streng voorwaardes, geen dramatiese herskepings van haar ervaring nie, geen uitbuiting van haar trauma vir vermaak nie. Net 'n eerlike onderhoud oor wat sy geleer het, opvoedkundige hulpbronne oor waarskuwingstekens, inligting wat ander families kon help. Die vervaardiger het tot al die voorwaardes ingestem. Die dokumentêr, toe dit 8 maande later vrygestel is geprys vir sy respekvolle en insiggewende benadering. Annelie het net kortliks verskyn en kalm gepraat oor die belangrikheid daarvan om instinkte te vertrou en hulp te soek. Die fokus was op die breër lesse, nie op sensasionele besonderhede nie. Dit het pryse gewen en is in opvoedkundige programme regoor die land gebruik.
Intussen het af en toe nuus oor Valerie deurgekom. Sy het haar vonnis in 'n maksimum sekuriteit gevangenis in die binneland van die Wes-Kaap uitgedien. Berigte het gesê sy het haarself geïsoleer en nie veel met ander gevangenes omgegaan nie. Sommige forensiese sielkundiges het versoek om onderhoude met haar te voer vir studies oor reeksroofgedrag, maar sy het alle versoeke geweier. Sy het stilte bo-analise verkies. Riaan Venter in 'n ander gevangenis het blykbaar godsdiens gevind. Hy het 'n verskoningsbrief aan Jacobus se familie geskryf, nie vergifnis verwagtend nie, maar dit in elk geval aangebied. Jacobus het lank oor die brief nagedink voordat hy besluit het om nie te antwoord nie. Sommige wonde was te diep vir eenvoudige gebare van versoening. Die families van sommige van Valerie se vorige slagoffers het met Jacobus kontak gemaak. Hulle het 'n informele ondersteuningsgroep gevorm, ervarings gedeel en mekaar gehelp om die verliese te verwerk. Jacobus het mildelik bygedra tot 'n gedenkteken wat hulle opgerig het, ter ere van diegene wat uit die weg geruim is. 'n Jaar na die verhoor, op 'n helder herfsdag, was daar 'n spesiale seremonie by die stadsaal. Annelie is vereer met 'n medalje vir burgerlike moed, 'n amptelike erkenning van haar bydrae tot geregtigheid en openbare veiligheid. Sy het 'n blou rok gedra wat ouma Helena spesiaal vir die geleentheid gemaak het, en haar hande het effens gebewe terwyl die burgemeester die medalje om haar nek gehang het. In haar kort dankwoord het Annelie nie oor heldhaftigheid of moed gepraat nie. Sy het gepraat oor vrees, oor klein en hulpeloos voel, maar in elk geval gekies om op te tree. Sy het gepraat oor die belangrikheid daarvan dat volwassenes na kinders luister, dat hulle hul bekommernisse ernstig opneem. Sy het gepraat oor oom Benny, ouma Helena, me Anneliese, al die volwassenes wat haar geglo het toe dit makliker was om haar af te maak. Die gehoor het haar 'n staande ovasie gegee. Onder die aanwesiges was kinders van verskeie skole, wat gebring is om te sien dat jong mense 'n verskil kan maak. Annelie het hoop in hul oë gesien. Sy het gesien dat haar storie 'n nuwe generasie inspireer om dapper te wees. Daardie aand by die huis het die familie stil gevier. Dit was nie 'n viering van tragedie of geweld nie, maar van oorlewing en veerkragtigheid. Ouma Helena het 'n spesiale aandete voorberei, almal se gunsteling geregte. Hulle het saam aan die groot etenstafel geëet, gesels en gelag, en nuwe herinneringe geskep om die oues te vervang. Benny het ook kom eet en 'n geskenk vir Annelie gebring, 'n verbeterde weergawe van die opnemer teddybeer, nou net 'n speelding sonder elektroniese toestelle. Dit was 'n simbool van transformasie, van hoe 'n oorlewingsinstrument bloot 'n voorwerp van troos kon word. Annelie het dit omhels en haar oom bedank vir alles wat hy gedoen het, omdat hy die eerste volwassene was wat haar regtig geglo het. Later, toe almal gaan slaap het, het Annelie wakker in haar kamer gelê en deur die venster na die maanverligte tuin gekyk. Sy het gedink oor die reis wat sy afgelê het, oor die bang meisie wat sy was en die persoon wat sy besig was om te word. Die letsel sou bly, beide emosioneel en sielkundig, maar dit sou haar nie definieer nie. Sy was 'n oorlewende, ja, maar sy was ook 'n dogter, 'n kleindogter, 'n student, 'n vriendin. Sy was 'n meisie wat daarvan gehou het om te lees, wat besig was om klavier te leer speel, wat 'n talent vir wiskunde gehad het. Sy was multidimensioneel volledig, meer as net haar ervaring met Valerie. Annelie het daardie nag vir die eerste keer in 'n lang tyd sonder nagmerries aan die slaap geraak. Sy het gedroom van die toekoms, van moontlikhede, van 'n lewe wat voor haar uitgestrek het vol belofte. 2 jaar het verloop sedert die verhoor wat alles verander het. Annelie was nou 11 jaar oud, langer, meer volwasse, maar steeds met daardie waarnemende blik wat haar persoonlikheid gekenmerk het. Dit was 'n Saterdagmiddag in die lente, en die herehuis in Sandton was vol lewe en gelag soos dit in jare nie was nie. Die Annelie Stichting het sy tweede bestaanjaar met 'n geleentheid in die tuin gevier. Tientalle kinders en families wat deur die organisasie gehelp is, was teenwoordig, saam met vrywilligers, skenkers en ondersteuners. Kleurvolle stalletjies het aktiwiteite aangebied, daar was lewendige musiek en tafels was gelaai met kos. Jacobus het tussen die gaste beweeg, opreg gelukkig op 'n manier wat hy nie was sedert voor hy Valerie ontmoet het nie. Botta-tegnologie het eksponensieel gegroei onder nuwe bestuur, wat hom vrygemaak het om op filantropie en familie te fokus. Hy het 'n besondere belangstelling in kinderbeskermingstegnologieë ontwikkel en belê in toepassings en stelsels wat kinders in staat stel om mishandeling veilig en anoniem aan te meld. Ouma Helena, nou 72 jaar oud, het onder 'n afdak gesit, omring deur 'n groep kinders wat gefassineer was deur haar stories.
Sy het 'n spesiale manier met jong mense gehad en daarin geslaag om selfs die skugterstes oop te maak. Haar rol in die stigting was informeel maar noodsaaklik en het wysheid en troos gebied wat slegs dekades se lewe kon bied. Benny was besig om sommige van sy uitvindsels aan 'n groep tieners wat in tegnologie belang gestel het, te demonstreer. Hy het 'n gereelde figuur by die stigting geword en het werkswinkels oor elektronika en programmering aangebied. Die oorspronklike opnemer Teddybeer was nou in 'n plaaslike geskiedenismuseum, deel van 'n uitstalling oor geregtigheid en burgerlike moed. Maar Benny het verskeie nie funksionele replikas gemaak wat hy vir kinders gegee het as 'n herinnering dat hulle slim, kreatief en beskermers van hulself kon wees. Annelie was op 'n tydelike verhoog wat in die tuin opgerig is en het haarself voorberei om te praat. In die laaste 2 jaar het sy 'n verrassend effektiewe spreker vir haar ouderdom geword. Sy het nie veel oor Valerie spesifiek gepraat nie, maar oor breër temas, vertroue in instinkte, die belangrikheid van kommunikasie, veerkragtigheid in die aangesig van teëspoed. Toe dit haar beurt was om te praat, het sy met 'n selfvertroue wat uit ervaring gekom het, nie arrogansie nie, op die verhoog geklim. Sy het na die diverse gehoor gekyk, kinders wat verskeie forme van trauma oorleef het, ouers wat hul kinders teen gevaarlike situasies beskerm het, professionele persone wat toegewy was aan die beskerming van die kwesbares. Sy het gepraat oor haar reis, nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n persoon wat vrees in die gesig gestaar en gekies het om op te tree. Sy het gepraat oor die belangrikheid van volwassenes wat luister, wat glo, wat optree wanneer kinders om hulp vra. Sy het haar dankbaarheid genoem vir diegene wat aan haar sy was, familie, oom, aanklaer, terapeut, soveel ander. Maar hoofsaaklik het Annelie direk met die kinders in die gehoor gepraat. Sy het gesê dat hul stemme saak maak, dat hul vrese geldig is, dat hulle die reg het om veilig te voel. Sy het hulle aangemoedig om betroubare volwassenes te soek wanneer iets verkeerd is, om nie geheime te hou wat hulle seermaak nie, om volhardend te wees selfs wanneer hulle nie aanvanklik gehoor word nie. Die gehoor het entoesiasties hande geklap toe sy klaar was. Annelie het trane op baie gesigte gesien, maar dit was trane van hoop, nie wanhoop nie. Sy het kinders gesien wat vir haar waai, sommige wat Teddybeere vashou wat die stigting as 'n simbool van beskerming en moed uitgedeel het. Na die geleentheid, toe die gaste vertrek het en die tuin skoongemaak is, het die familie op die stoep bymekaar gekom. Die son het in skakerings van oranje en pink gesak en die lig op 'n skouspelagtige manier geverf. Ouma Helena het ystee bedien. Jacobus het vir die eerste keer die dag in 'n stoel ontspan, Benny het deur foto's geblaai wat hy van die geleentheid geneem het. Annelie het langs haar pa gaan sit en haar kop op sy skouer geleun. Jacobus het sy arm om haar gesit en die bokant van haar kop gesoen. Hulle het nie woorde nodig gehad nie. Alles wat hulle oorleef het, alles wat hulle uit die as gebou het, was daar in daardie eenvoudige oomblik van gesinsvrede. Ouma Helena het begin praat oor die toekoms. Die stigting was van plan om na ander provinsies uit te brei, opvoedkundige programme in skole te skep en hulplyne vir kinders in gevaar te vestig. Daar was soveel werk om te doen, soveel kinders wat nog beskerming en 'n stem nodig gehad het. Jacobus het saamgestem en reeds gedink aan potensiële vennote en befondsingsstrategieë. Benny het voorgestel om 'n mobiele toepassing te ontwikkel wat kinders in staat sou stel om gevaarlike situasies diskreet te dokumenteer, soortgelyk aan wat Annelie met die opnemer Teddybeer gedoen het, maar meer toeganklik en modern. Annelie het met belangstelling na die planne geluister en af en toe 'n unieke perspektief aangebied wat net 'n kind kon hê. Sy het intiem verstaan wat vir jong mense in moeilike situasies sou werk omdat sy daar was. Haar ervaring, hoe pynlik dit ook al was, het 'n instrument geword om tallose ander te help. Daardie aand, terwyl sy voorberei het om te gaan slaap, het Annelie na haar weerkaatsing in die spieël gekyk. Sy het 'n 11-jarige meisie gesien wat nog af en toe nagmerries gehad het, wat nog steeds deur slotte 2 keer nagegaan het, wat nog steeds onsigbare letsels van trauma gedra het. Maar sy het ook krag, veerkragtigheid en 'n doel gesien. Sy het af en toe aan Valerie gedink, wat kilometers ver vasgevang was. Sy het nie haat gevoel nie, eienaardig genoeg. Sy het amper jammer gevoel vir die vrou wat haar intelligensie en charme op vernietiging in plaas van opbou vermors het. Valerie kon soveel goed in die wêreld gedoen het, maar het 'n pad gekies wat net na die eensaamheid van 'n tronksel gelei het. Annelie het 'n ander pad gekies. Sy het gekies om haar ervaring te gebruik om te verlig, nie te verdoesel nie. Om te beskerm, nie te benadeel nie. Om te bou, nie te vernietig nie. En daardie keuse het al die verskil gemaak.
Terwyl sy aan die slaap geraak het, het Annelie gedink aan die stories wat nog vertel moes word, die kinders wat nog gehelp moes word, die verskille wat nog gemaak kon word. Die toekoms het voor haar uitgestrek, vol uitdagings, maar ook eindelose moontlikhede. Die Botha-familie het die storm oorleef wat hulle amper vernietig het. Hulle het nie net oorleef nie, maar gefloreer en pyn in 'n doel omskep. Dit was 'n storie van veerkragtigheid, van moed, van liefde wat voortduur selfs in die aangesig van die diepste verraad. En dit was net die begin. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop dat die storie van Annelie en haar familie julle harte aangeraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories. Vind dit hier deur aan jou linkerkant te klik. As jy van hierdie storie gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en die video 'n duimpie op te gee nie. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe, die krag van die menslike gees en die transformerende mag van moed verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Vertel ons in die kommentaar, watter oomblik van Annelie se storie het jou die meeste beïnvloed? Het jy al ooit 'n situasie beleef waar jy jou instinkte moes vertrou? Ons wil julle stories hoor, julle refleksies, julle stemme. Annelie se moed het begin met 'n eenvoudige daad van aandag gee aan wat verkeerd gelyk het en te kies om nie stil te bly nie. Watter storie sal jou vandag inspireer? Ons wag vir julle in die kommentaar in die volgende storie in die voortsetting van hierdie reis wat ons saam onderneem. Tot binnekort en onthou, julle stemme maak saak, julle stories verdien om gehoor te word, julle moed kan alles verander.